Gevierde miljoener leef 'n lewe van skyn en steek donker geheime weg agter die glans van sy juwelierswinkel. Toe die getroue huishulp onregverdig van diefstal beskuldig word, glo die hele stad sy weergawe. Maar in die hof verbreek 'n kinderstem die stilte en verander alles, laat die huishulp vry, ek weet wie die regte skuldige is. Wat die dogter voor almal onthul, vernietig 'n reputasie en ontbloot die mees verwoestende waarheid wat enigiemand kon indink. In die luukse dakwoonstel met 'n uitsig oor Clifton Strand het Riaan Joubert toegekyk hoe die sonsopkoms die hemel bo Kaapstad met oranje skakerings verf. Op 55 het die sakeman 'n onberispelike voorkoms gehandhaaf wat die ware chaos in sy lewe verskuil het. Geklee in 'n pasgemaakte Italiaanse pak, het hy vir enige toevallige waarnemer soos die toonbeeld van sukses gelyk. Die waarheid was egter heel anders. Joubert Juweliers, geleë in die prestigeryke Victoria Rylaan in Clifton, was een van die mees tradisionele en gerespekteerde juwelierswinkels in Suid-Afrika. Die winkel, wat 40 jaar gelede deur Riaan se pa gestig is, het 'n maatstaf geword vir eksklusiewe ontwerpe en edelstene van die hoogste gehalte. Vir 3 agtereenvolgende dekades het die Joubert-familie floreer en 'n ryk opgebou wat onwankelbaar gelyk het. Niemand kon dink dat daar agter die kristalfasade en die vertoonkaste vol diamante en smaragde 'n kommerwekkende werklikheid skuil nie. In die laaste 5 jaar het Riaan 'n verwoestende verslawing aan aanlyn dobbel ontwikkel wat nie net sy persoonlike spaargeld nie, maar ook 'n groot deel van die maatskappy se bates verteer het. Hy het sy vinger oor die tabletskerm laat gly en sy bankrekening nogmaals nagegaan. Die saldo was so laag dat dit onmoontlik gelyk het. Hoe weet hy op hierdie punt beland? Wat as 'n toevallige afleiding begin het in 'n onbeheerbare obsessie ontaard. Eers was dit weddenskappe op rugbywedstryde, toe verteler roulette en uiteindelik aanlyn poker. Met elke verlies het Riaan groter bedrae gewed, oortuig daarvan dat die groot oorwinning net om die draai was in die volgende ronde. Papa. Is papa daar? Die kinderstem het sy donker gedagtes onderbreek. Riaan het die tabletskerm vinnig gesluit en 'n glimlag geforseer. Luise, sy 10-jarige dogter, het in die deur van die tuiskantoor verskyn. Met krullerige breinhare en groot, donker oë wat 'n intelligensie bo haar jare weerspieël het die meisie fisies na haar ma, Christine, gelyk, wat 3 maande gelede na Parys vertrek het vir 'n tydperk van 'n selfontdekking, soos sy dit genoem het. Ja, my skat. Wat is dit, het hy geantwoord en probeer om ongeërg te klink. Papa het beloof om my vandag skool toe te neem, het papa vergeet. Luise het 'n kleurvolle rugsak teen haar bors vasgedruk, haar oë vol verwagting. Riaan het na sy polshorlosie gekyk en innerlik gevloek. Hy het inderdaad beloof, maar die slapelose nag en finansiële bekommernisse het daardie belofte heeltemal uit sy geheue gewis. Natuurlik. Ek is reeds reg, ek gaan net die motorsleutels kry. Hy het sy dogter deur die gang van die dakwoonstel gevolg en opgelet hoe Luise met 'n vasberadenheid stap wat nie by haar ouderdom gepas het nie. Wanneer laas het hy werklik aandag aan haar gegee? Wanneer laas het hulle oor iets anders as praktiese sake gepraat? In die huisbak was die stilte tussen hulle ongemaklik. Luise het met die silwer armbandjie aan haar pols gespeel, 'n geskenk wat Tannie Hetty, die skoonmaker by die juwelierswinkel, vir haar op haar laaste verjaarsdag gegee het. Dit was 'n eenvoudige stuk, sonder enige noemenswaardige waarde volgens die standaarde van 'n familie soos hulle sin, maar die meisie het dit meer gereeld gedra as enige dierjuweel wat haar pa ooit vir haar gegee het. Hoe gaan dit met die skool, het Riaan gevra in 'n lomp poging om 'n gesprek aan te knoop. Goed, het Luise kortaf geantwoord, sonder om uit te brei. In die kelderverdieping van die luukse gebou het Riaan sy swart Mercedes-Benz oopgesluit. Tydens die rit na die privaatskool in Constantia, het hy nog 'n paar keer probeer om 'n gesprek te begin, maar het slegs 1 lettergrepige antwoorde ontvang. Die afstand tussen hulle was meer as net fisies, dit was 'n emosionele afgrond wat elke dag groter geword het. Totsiens papa, het Luise gesê en uit die motor gespring sodra hy voor die skoolhek stilgehou het. Haai, wag, het Riaan haar geroep. Wie kom haal jou vandag? Moenie gee, het die meisie geantwoord, verwysend na die kinderoppasser, wat na haar omgesien het in die tye wat nag haar pa nag haar ma teenwoordig was, wat byna al die tyd beteken het. Toe Luise tussen die ander leerders verdwyn, het Riaan diep asem gehaal en sy gedagtes teruggelei na die probleem wat hom verteer het. Hy het 3 miljoen rand nodig gehad om die skuld te betaal wat hy by magtige krediteure opgebou het, mense wat nie 'n eenvoudige versoek om uitstel sou aanvaar nie.
Die laaste epos wat hy van Rikus Venter, sy hoofkrediteur, ontvang het, was direk: "Ek was geduldig, Riaan, maar my geduld het 'n perk. Jy het 2 weke om jou situasie op te los, of ons sal drastischer maatreëls moet tref. Onthou dat ek weet waar jy woon, waar jou dogter skool gaan." Terwyl hy na die juwelierswinkel gery het, het Riaan se maag gedraai. Die banke het reeds nuwe lenings geweier. Tradisionele beleggers was afgeskrik weens die onstabiele ekonomiese klimaat. Al sy eiendomme was verpand. Daar was net 2 alternatiewe oor: bankrotskap verklaar en die openbare skande trotseer, of minder konvensionele manier vind om die geld te bekom. Toe hy by die juwelierswinkel aankom, wat op daardie vroeë oggenduur nog vir die publiek gesluit was, het Riaan vir Tannie Hetty gesien, die 65-jarige skoonmaker wat al meer as 2 dekades vir die Joubert-familie gewerk het. Sy was, soos altyd, stiptelik om 7 uur die oggend daar om alles onberispelik te maak voor die winkel oopmaak. "Goeiemôre, meneer Joubert," het sy met 'n opregte glimlag gegroet, haar grys hare in 'n eenvoudige bolla vasgemaak, haar ligblou uniform onberispelik gestryk. "Goeiemôre, Hetty," het hy afwesig geantwoord en die deur oopgesluit. Hy het toegekyk hoe die vrou ingaan en haar roetine begin met die doeltreffendheid van iemand wat elke sentimeter van die plek ken. Hetty het nog nooit 'n enkele dag gemis nie, nog nooit laat gekom nie, nog nooit die geringste rede vir agterdog gegee nie. Sy was in almal se oë die perfekte voorbeeld van toewyding. Riaan het onthou hoe sy pa voor sy dood die werknemer se eerlikheid en lojaliteit geprys het. "Mense soos sy is deesdae skaars, my seun," het die ou Joubert gesê. Terwyl hy na sy kantoor aan die agterkant van die winkel gestap het, het 'n idee in Riaan se gedagtes begin vorm aanneem. Die versekering van die juwelierswinkel is onlangs hernie, wat die dekking tot 5 miljoen rand verhoog het, meer as genoeg om sy skuld te betaal en nog 'n aansienlike bedrag oor te hê. Die plan het met skrikwekkende spoed vorm aangeneem, 'n sorgvuldig beplande versekeringsbedrog. 'n Inbraak namaak, die diefstal van spesifieke waardevolle stukke aanmeld wat gedokumenteer was, maar wat hy maklik kon wegsteek. Met sy reputasie in die stad, wie sou sy woord betwyfel? Maar hy sou 'n sondebok nodig hê, iemand om die skuld te dra. Iemand kwesbaar, sonder die middele om haarself te verdedig. Iemand met volle toegang tot die winkel, kennis van die roetine, die slotte, die sekuriteitskodes. Sy oë het na die figuur van Hetty gedraai, wat nou noukeurig die glasvertoonvenster skoonmaak, onbewus van die donker gedagtes wat deur haar werkgewer se kop gaan. Skuldgevoel het gedreig om hom vir 'n oomblik te verteer, maar dit is vinnig versmoor deur die herinnering aan die dreigende epos en die aanskoue van die byna leë bankstaat. Hy het geen keuse gehad nie, het hy vir homself gesê. Dit was 'n kwessie van oorlewing. Daardie selfde dag, terwyl hy klante met sy gewone charme en geoefende glimlagte bedien het, het Riaan elke detail begin beplan. Hy het Hetty met 'n nuwe blik dopgehou en bereken hoe om haar van 'n loyale bondgenoot in die perfekte skuldige te verander. In die middag het Luise by die juwelierswinkel opgedaag, soos sy soms na skool gedoen het. In plaas daarvan om haar pa te soek, het die meisie reguit na die agterkant gegaan, waar Hetty 'n koffiepouse geneem het. "Hallo, Tannie Hetty." Luise se stem was heeltemal anders as die een wat sy die oggend met haar pa gebruik het, vol lewe en entoesiasme. "Hallo, my klein ding." Hetty het breed geglimlag. "Hoe was skool vandag?" Weggesteek agter die skriffie oop deur van sy kantoor, het Riaan die interaksie tussen die twee dopgehou. Hetty het 'n stukkie melktert wat sy van die huis afgebring het, met Luise gedeel. Die meisie het opgewonde vertel van 'n wetenskapprojek, terwyl die vrou met opregte belangstelling geluister het en pertinente vrae gevra het wat gewys het dat sy werklik aandag gee aan wat die kind sê. Die toneel het 'n onverwagte steek in Riaan se bors veroorsaak. Wanneer laas het hy self op daardie manier na sy dogter geluister? Wanneer laas het hy werklike belangstelling in haar skoolaktiwiteite getoon? Hy het hierdie gedagtes weggeskuif, teruggekeer na sy lesenaar en voortgegaan om die plan uit te werk. Die versekeraar sou bewyse van inbraak vereis. Daar moes konkrete bewyse van 'n misdaad wees. En bovenal moes dit lyk asof Hetty motief en geleentheid gehad het. Hy het die hele middag op sy rekenaar navorsing gedoen oor suksesvolle versekeringsbedrog en gesorg dat hy 'n private verbinding gebruik. Hy het gevalle gevind wat soortgelyk was aan wat hy beplan het, en die foute aangeteken wat deur bedrieërs gemaak is wat uiteindelik uitgevang is. Hy sou nie dieselfde foute maak nie.
Aan die einde van die dag, toe die juwelierswinkel sy deure sluit, het Riaan in sy kantoor gebly en beweer dat hy agterstallige administratiewe werk het. Hy het die verkoopspersoneel gegroet en laastens vir Hetty. "Gaan meneer weer laat werk?" het sy gevra met opregte besorgdheid in haar stem. "Ja, Hetty. Baie rekeninge om te betaal, jy weet mos hoe dit is." Die ongeërgde toon het skaars die spanning in sy stem verbloem. "Meneer moet meer rus? Te veel werk is sleg vir die gesondheid." Riaan het 'n glimlag geforseer. "Dankie vir die bekommernis. Sien jou môre." Toe Hetty uiteindelik weg is, het hy die deur gesluit en na sy kantoor teruggekeer. Hy het in die leerstoel gaan sit en die gewig van die besluit wat hy op die punt was om te neem, oor hom laat spoel. Het hy werklik oorweeg om die lewe van 'n bejaarde, arm vrou te vernietig om sy eie vel te red? Sy selfoon het gebrom. Dit was nog 'n appos van Rikus Venter, TikTok, Riaan. Die dae gaan verby. Met bewende hande het hy toegang tot sy aanlyn dobbelrekening verkry. Miskien met 'n gelukskoot kon hy genoeg wen om ten minste tyd te koop. Hy het die laaste R5000 van sy persoonlike rekening oorgeplaas en kompulsief begin speel. 2 uur later was hy heeltemal bankrot. Die selfoon het weer gebrom. Hy het gedink dit sou nog 'n intimiderende appos van sy krediteur wees, maar dit was 'n teksboodskap van Monique, die kinderoppasser. "Meneer Joubert, Luise het reeds geëet en vra of meneer vir haar 'n storie sal lees voor sy gaan slaap." Riaan het vir lang sekondes na die boodskap gestaar. Hy kon nie onthou wanneer laas hy vir sy dogter 'n storie gelees het nie. Daardie soort aktiwiteit was altyd die verantwoordelikheid van sy eksvrou of die kinderoppassers. "Sê vir haar ek het belangrike werk. Ek sal môre opmaak," het hy kortaf geantwoord en die steek van skuldgevoel geïgnoreer. Hy het teruggekyk na die rekenaarskerm, waar hy die besonderhede van die bedrog wat hy beplan het om uit te voer, uiteengesit het. Hetty sou beskuldig word van die diefstal van waardevolle juwele deur haar vertrouensposisie te misbruik. Hy sou die owerhede vertel dat hy die afgelope maande klein verdwynings opgemerk het, maar gehuiwer het om dit aan te meld uit agting vir die werknemer se ouderdom en jare se diens. Die plan was wreed, berekenend en nodig, het hy homself probeer oortuig. Terwyl die nag gevorder het en Kaapstad buite geglinster het, het Riaan Joubert die voorbereidings voltooi om die lewe van 'n onskuldige te vernietig. Die man wat eens bekend was vir sy integriteit, was op die punt om 'n lyn oor te steek waarvandaan daar geen terugkeer sou wees nie. Wat hy nie geweet het nie, was dat sy 10-jarige dogter die stille getuie van sy morele val sou wees, en uiteindelik die een wat sy lot sou bepaal. Luise het by haar slaapkamervenster in die stil en leë dakwoonstel uitgekyk. Die naghemel bo Kaapstad was besaai met sterre, maar sy het skaars die skoonheid van die bevoorregte uitsig opgemerk. Haar gedagtes was gefokus op die boodskap wat Monique, die kinderoppasser, aan haar oorgedra het. Haar pa was weer eens te besig vir haar. Sy het die portret op haar bidkassie geneem, 'n foto van haar op 6-jarige ouderdom, waar sy op Riaan se skoot sit tydens een van die seldsame oomblikke wat hy aan 'n skoolgeleentheid deelgeneem het. Op die foto het albei geglimlag, hy met sy beskermende arm om sy klein dogtertjie. Dit het soos 'n ander lewe, 'n ander familie gelyk. "Luise, jy moet gaan slaap. Dis al laat," het Monique gesê en in die slaapkamerdeur verskyn. Die kinderoppasser, 'n vrou in haar 30's, het probeer om met doeltreffendheid te vergoed vir die emosionele afwesigheid van die meisie se ouers. Monique was vriendelik, maar het 'n professionele afstand gehandhaaf wat 'n dieper verbintenis verhinder het. Dit was nie dieselfde soort toegeneentheid wat Luise by Tannie Hetty gevind het nie. "Hy is altyd te besig," het Luise gemompel en die foto met die gesig na onder neergesit. Monique het gesig, sonder om te weet wat om te antwoord. Dit was nie die eerste keer dat sy die kind se teleurstelling aanskou het nie. "Môre is nog 'n dag. Miskien het hy dan meer tyd," het sy probeer troos, wetende dat dit waarskynlik nie die geval sou wees nie. Nadat Monique die ligte afgeskakel en uitgegaan het, het Luise wakker gebly, terwyl sy die teddybeer wat Tannie Hetty haar die vorige Kersfees gegee het, vasgehou het. Die skoonmaker het maande lank gespaar om die geskenk te koop, 'n bruin teddybeer met 'n rooi lintjie om sy nek. Dit was niks in vergelyking met die duur en gesofistikeerde speelgoed wat haar pa haar op spesiale geleenthede gegee het nie, maar dit het iets gedra wat die ander nie gehad het nie, opregte liefde. Luise het Hetty ontmoet toe sy net 5 jaar oud was. Destyds het haar ma, Christine, nog by hulle gewoon, alhoewel sy reeds die meeste van haar tyd op reis of by sosiale geleenthede deurgebring het.
Tydens skoolvakansies, sonder om te weet wat om met haar dogter te doen, het Christine haar soms na die juwelierswinkel begin neem. Dit was daar, waar sy stil in 'n hoekie van die administratiewe area gesit het, dat Luise die skoonmaker ontmoet het. Hetty het die eensaamheid in die meisie se oë opgemerk en het geleidelik tydens haar pauses met haar begin gesels. Sy het vir haar klein tuisgemaakte versnaperinge gebring, koeksisters, gimmerkoekies, melktert en stories vertel oor haar kinderjare in die Karoo, in die klein dorpie Graafrein. Mettertyd het die meisie angstig begin uitsien na die middag by die juwelierswinkel, nie vir die luukse van die uitgestalde stukke of die toevallige aandag van haar besige pa nie, maar vir die eenvoudige oomblikke saam met Hetty. Die skoonmaker het haar behandel soos 'n volledige mens, waardig van aandag en respek, nie soos 'n ongerief of 'n bykomstigheid nie. Toe Christine uiteindelik besluit het dat sy haarself moes vind en sonder 'n vaste terugkeerdatum na Europa vertrek het, was dit Hetty wat Luise se stille trane opgemerk het. Dit was sy wat haar omhels en gesê het dat mense soms moet weggaan om te verstaan wat werklik in die lewe saak maak. Jou ma sal terugkom wanneer sy ontdek dat die skat die hele tyd hier was, het Hetty gesê en die meisie se trane afgevee. Luise het dit betwyfel. In die seldsame video-oproepe wat sy met Christine gehad het haar ma al hoe meer afsydig gelyk, meer betrokke by haar nuwe sosiale kring in Parys, met die partytjies, die inkopies, die nuwe vriende. Sy het met haar dogter gepraat soos iemand wat 'n onaangename verpligting nakom. Die herinnering aan die laaste gesprek met haar ma het Luise se oë weer laat brand. Mamma moet nou afsit, my skat. Ek het 'n belangrike ete, het Christine gesê, skaars na die kamera gekyk terwyl sy lipstifie voor 'n spieël aangesit het. Luise het in die bed omgerol en probeer om die pynlike herinneringe te verdryf. Slaap wou egter nie kom nie. Sy het onrustig gevoel, asof iets belangriks op die punt was om te gebeur. 'n onverklaarbare angs het haar bors saamgepers. Sy het opgestaan en na die venster gegaan. Die woonstel was op die 20ste verdieping en het 'n panoramiese uitsig oor Clifton strandgebied. Die golwe het saggies op die sand gebreek, selfs sigbaar in die donkerte van die nag. In die verte het die liggies van die informele nedersettings teen die berghange 'n kontras gevorm met die luukse van die buurt waar sy gewoon het, 'n konstante herinnering aan die ongelykhede van Kaapstad. Dit was amper 1 uur die oggend toe Luise uiteindelik aan die slaap geraak het, maar haar slaap was onrustig, gevul met verwarde drome waarin haar pa in 'n vreemdeling met 'n yskoue blik verander het. Die volgende dag het sy wakker geword met die geluid van die telefoon wat aanhoudend in die sitkamer lui. Sy het uit haar kamer gekom en Monique gevind wat die oproep beantwoord. Ja, meneer Joubert. Ek verstaan. Ek sal haar sê, het die kinderoppasser gepraat, haar gesig in 'n frons van bekommernis. Toe sy neersit, het sy Luise in die gang sien staan. Dit was jou pa. Hy sal jou nie vandag skool toe kan neem nie. Daar was 'n noodgeval by die juwelierswinkel. Luise het geknik sonder om verbasing te toon. Dit was nie die eerste belofte wat verbreek is nie, en dit sou ook nie die laaste wees nie. Ek gaan aantrek, het sy eenvoudig gesê en na haar kamer teruggekeer. Terwyl sy vir skool voorberei het die meisie aan Hetty gedink. Vandag was Vrydag, die dag waarop die skoonmaker altyd wortelkoek met sjokolade versiersel gebring het, Luise se gunsteling. Miskien na skool kon sy Monique oortuig om haar na die juwelierswinkel te neem. Die gedagte het 'n klein glimlag op haar gesig gebring. By die skool was Luise bekend as 'n stil en leergierige leerder. Sy het nie baie vriende gehad nie, net 'n paar klasmaats met wie sy soms gesels het. Die ander leerders, kinders van ewe welgestelde families, het haar vreemd gevind weens haar eenvoud en gebrek aan belangstelling in die nuutste neigings of tegnologiese speelgoed. Tydens pouse het sy alleen op 'n bankie in die skoolterrein gesit en die ander leerders dopgehou. Haar onderwyseres, Debra Fourie, het diskreet nader gekom. Is alles reg, Luise? Jy lyk vandag afgetrokke, het die onderwyseres opgemerk, 'n vrou van 40 wat altyd opregte besorgdheid teenoor haar leerders getoon het. Ek is alright, juffrou. Net 'n bietjie moeg. Debra het die leerder se gesig vir 'n oomblik bestudeer. Sy het daardie uitdrukking goed geken. Dit was dieselfde een wat sy by baie kinders van ryk families in die buurt gesien het. Eensaamheid vermom as onafhanklikheid. Jy weet, Luise, soms help dit om te praat oor wat ons pla, het sy saggies voorgestel. Die meisie het gehuiwer. Sy het Debra vertrou, maar sy het nie geweet hoe om die leegheid wat sy gevoel het, te verduidelik nie, die konstante gevoel dat sy onsigbaar was vir die mense wat haar die meeste moes lief hê.
Dis net my pa is altyd besig. En my ma is ver weg, het sy uiteindelik gesê en haar skouers opgetrek asof sy die belangrikheid van hierdie afwesighede probeer verminder. Debra het langs haar gaan sit. Dit moet moeilik wees. Daar is Tannie Hetty, het Luise opgemerk, effens 'n glimlag wat verskyn. Sy werk by my pa se juwelierswinkel. Sy het altyd tyd vir my. Dis goed om so iemand te hê, het Debra geantwoord en opgemerk hoe die meisie se gesig verhelder toe sy die skoonmaker noem. Na skool, soos Luise beplan het sy Monique oortuig om haar na die juwelierswinkel te neem. Toe hulle egter daar aankom, het hulle 'n onverwagte toneel aangetref, polisiemotors wat voor die winkel geparkeer was, afsperringsband en 'n klein groepie nuuskieriges wat op die sypaadjie saamgedrom het. Wat het gebeur, het Luise gevra en haar hart voel klop. Monique het die meisie se hand styf vasgehou. Ek weet nie, maar ek dink dis beter dat ons nie nader gaan nie. Maar my pa is daar binne. En Tannie Hetty ook. Luise het probeer losruk, paniek wat in haar bors opwel. Op daardie oomblik het sy haar pa by die ingang van die juwelierswinkel gesien, waar hy met 2 polisiemanne gepraat het. Riaan het nadruklik beduie, sy gesig vertrek in 'n uitdrukking van verontwaardiging wat Luise nog nooit van tevore gesien het nie. Toe Riaan sy dogter opmerk, het sy gelaat onmiddellik verander. Hy het iets vir die polisiemanne gesê en vinnig in die rigting van Luise en Monique gestap. "Wat doen julle hier?" het hy gevra, sy stem gespanne. Luise wou meneer kom sien, het Monique verduidelik, duidelik ongemaklik. "Ons het nie geweet daar is 'n probleem nie." "Papa, wat het gebeur? Waar is Tannie Hetty?" Die meisie het angstig agter hom verby na die winkel gekyk. Riaan het diep asem gehaal voordat hy geantwoord het en afgebuig om op sy dogter se hoogte te wees. Daar was iets vreemds in sy oë, 'n berekenende glans wat nie gepas het by die uitdrukking van bekommernis wat hy probeer handhaaf het nie. "Luise, iets baie ernstig het gebeur. Iemand het waardevolle juwele uit die winkel gesteel. Die polisie ondersoek dit." "Maar wat van Tannie Hetty? Is sy alright?" 'n Swaar stilte het op die vraag gevolg. Riaan het vir 'n oomblik weggekyk, asof hy sy gedagtes orden. "Hetty, die polisie het haar geneem om 'n paar vrae te vra," het hy uiteindelik gesê. "Hoekom?" Luise se stem het amper soos 'n fluistering uitgekom. "Daar is bewyse wat daarop dui dat sy moontlik by die verdwyning van die juwele betrokke is." Die meisie het 'n tree teruggeneem, asof sy geklap is. "Nee. Tannie Hetty sou dit nooit doen nie. Sy is goed, papa. Jy weet dit." Riaan het 'n betekenisvolle kyk na Monique gegee. "Vat haar huis toe. Dis nie nou 'n plek vir haar om te wees nie." "Nee. Ek wil Tannie Hetty sien. Sy het niks gesteel nie." Luise het begin huil en probeer om haar hand uit Monique se los te ruk. "Luise, dis nou genoeg." Riaan se stem het harder uitgekom as wat hy bedoel het. "Gaan huis toe. Hierdie is 'n saak vir groot mense." Iets in haar pa se stemtoon het Luise laat stop. Dit was nie net gesag nie, daar was iets meer, iets wat sy nie heeltemal kon identifiseer nie, maar wat haar bang gemaak het. Op pad terug na die woonstel het die meisie stil gebly, trane wat stil oor haar gesig geloop het. Monique het probeer om haar te troos en gesê dat alles sekerlik opgeklaar sou word, dat skyn soms bedrieg. Tannie Hetty het niks gesteel nie, het Luise soos 'n mantra herhaal. Sy sou dit nie doen nie. Daardie nag was die langste in Luise se lewe. Sy het geweier om te eet en het in haar kamer toegesluit gebly, terwyl sy die teddybeer wat Hetty vir haar gegee het, vasgehou het en probeer verwerk het wat gebeur het. Haar kinderlike verstand kon nie 'n scenario voorstel waarin die lieflike vrou wat vir haar stories vertel en tuisgemaakte koek gebring het, 'n dief kon wees nie. Naby middernag het sy die deur van die woonstel hoor oopgaan. Haar pa het aangekom. Stilweg het Luise uit haar kamer gekom en nader aan die gang beweeg, van waar sy kon hoor hoe Riaan met Monique in die sitkamer praat. "Hoe gaan dit met haar?" het hy gevra, sy stem moeg. "Sleg. Sy wou nie eet nie, wou nie praat nie. Sy is oortuig daar was 'n misverstand met Tannie Hetty. Sy sal daaroor kom," het Riaan kortaf gesê. "Kinders vergeet vinnig. Meneer Joubert, as ek mag." Luise en Tannie Hetty was baie na aan mekaar. Miskien sou dit goed wees om die situasie rustiger aan haar te verduidelik wanneer sy kalmer is. Daar was 'n pouse voordat Riaan geantwoord het. "Ek waardeer die bekommernis, Monique, maar ek weet hoe om my dogter te hanteer. Jy kan nou huis toe gaan."
Ons praat môre oor die volgende paar dae. Nadat Monique weg is, het Luise 'n paar minute gewag voordat sy nader aan die sitkamer beweeg het. Sy het haar pa op die bank gevind, 'n glas whisky in sy hand, sy blik verlore in die horison van die stad wat aanderkant die panoramiese vensters uitgestrek het. "Papa," het sy huiwerig geroep. Riaan het omgedraai verbaas. "Ek het gedink jy slaap. Is Tannie Hetty in die tronk?" Hy het diep gesug. "Ja, Luise. Sy word aangehou vir ondervraging. Maar sy het niks gedoen nie." "Hoe kan jy so seker wees?" Riaan se toon was amper uitdagend. "Want ek ken haar. Tannie Hetty sou nooit iets van enigiemand steel nie. Die bewyse sê anders, my kind. Ons het waardevolle juwele in haar handsak gekry. Die sekuriteitstelsel is gedeaktiveer met die kode wat net sy en ek geken het. Daar is opnames van die kameras wat wys hoe sy in die kluis rondkrap toe sy gedink het niemand kyk nie." Elke woord was soos 'n messteek vir Luise. Niks daarvan het sin gemaak nie. "Jy is verkeerd. Jy moet verkeerd wees. Dis genoeg, Luise." Riaan het sy stem verhef en skielik opgestaan. "Jy is net 'n kind. Jy verstaan nie hoe die wêreld werk nie. Soms stel mense op wie ons vertrou ons te leer." Die meisie se oë het weer vol trane geskiet. "Soos jy en mamma elke dag met my doen." Die sin het Riaan soos 'n fisiese hou getref. Hy het teruggesteier vir 'n oomblik sonder woorde. "Gaan slaap, Luise," het hy uiteindelik gesê, sy stem beheers. "Môre sal jy kalmer wees en dan kan ons beter praat." "Ek wil Tannie Hetty sien," het die meisie aangedring. "Onmoontlik. Sy is by die polisiestasie en ontvang nie besoekers nie." "Dan gaan ek met die polisie praat. Ek gaan vir hulle sê sy is onskuldig." Iets gevaarliks het in Riaan se oë geflits. Hy het nader aan sy dogter gekom en afgebuig om haar direk in die oë te kyk. "Luister mooi, Luise," het hy in 'n lae, maar ferm stem gesê. "Jy gaan met niemand hieroor praat nie. Verstaan? Hierdie is 'n ernstige saak vir groot mense. Jy is te jonk om die implikasies te verstaan. As jy inmeng, sal jy dinge net vir Hetty erger maak." Die dreigende toon in haar pa se stem het Luise laat terugdeins. Sy het hom nog nooit so gesien nie. Daar was iets skrikwekkends in sy uitdrukking, iets koud en berekenend wat nie by die beeld wat sy van hom gehad het, gepas het nie. "Gaan slaap nou," het Riaan beveel en regop gekom. "En onthou wat ek gesê het." Bewend het Luise na haar kamer teruggekeer. Terwyl sy in die bed gelê het, met die teddybeer styf teen haar bors gedruk, het sy 'n besluit geneem. Dit maak nie saak wat haar pa sê nie, dit maak nie saak of sy net 'n kind is nie, sy sou die waarheid uitvind en Hetty help. Die skoonmaker was altyd aan haar sy wanneer sy haar nodig gehad het, nou was dit haar beurt om die guns terug te betaal. Wat Luise nie geweet het nie, was dat haar optrede in die komende dae die lewensloop van baie mense, insluitend haar eie, heeltemal sou verander. Die 10-jarige meisie was op die punt om 'n reis aan te pak wat haar moed, haar lojaliteit en haar begrip van die betekenis van familie sou toets. Die polisiestasie in Campsbaai was 'n ou 3-verdieping gebou met afskilferende verf en 'n konstante beweging van polisiebeamptes en burgerlikes. Luise was nog nooit van tevore op so 'n plek nie. Sy het styf aan Debra Fourie, haar onderwyseres, se hand vasgehou terwyl sy die verslete trappe by die ingang opgeklim het. Om Debra te oortuig om haar te vergesel, was nie maklik nie. Die oggend na Hetty se aanhouding het Luise haar onderwyseres voor die aanvang van die klasse opgesoek, haar oë nog rooi van die huil. "Ek het juffrou se hulp nodig," het sy met 'n gebroke stem gesê. "Tannie Hetty, daardie dame wat by my pa se juwelierswinkel werk, is gister gearresteer. Hulle sê sy het gesteel, maar ek weet dis nie waar nie." Debra het aandagtig geluister terwyl Luise vertel het van haar vriendskap met die skoonmaker, van hoe onmoontlik dit was dat Hetty so 'n misdaad kon gepleeg het. "My pa wil my nie toelaat om haar te sien nie," het die meisie afgesluit. "Maar ek moet met haar praat, ek moet vir haar sê ek glo haar. Kan juffrou my na die polisiestasie neem? Asseblief." Die onderwyseres het gehuiwer, bewus van die komplikasies wat so 'n optrede kon veroorsaak. "Luise, ek kan jou nie sommer soontoe neem sonder jou pa se toestemming nie. Hy is jou wettige voog. Maar Tannie Hetty is ook vir my belangrik." Trane het weer begin stroom. "Sy is alleen, juffrou. Sy het nie familie in Kaapstad nie. Niemand om haar te verdedig nie." Die meisie se opregte desperaatheid het Debra uiteindelik oortuig.
Na die klasse daardie Vrydag, in plaas daarvan om Luise soos gewoonlik aan Monique te oorhandig, het die onderwyseres die kinderoppasser ingelig dat sy die leerder vir 'n spesiale projek benodig en haar later huis toe sou neem. En nou was hulle daar, voor kaptein Paul Groenewald, 'n middeljarige man met diep kringe onder sy oë en 'n lig van permanente moegheid. "Laat my sien of ek reg verstaan," het hy gesê en die ongewone paar voor hom dopgehou, 'n meisie in skooluniform en 'n vrou wat haarself as haar onderwyseres geïdentifiseer het. "Jy is die dogter van Riaan Joubert, die juwelier, en jy wil Hetty Olivier besoek, die werknemer wat beskuldig word van die diefstal van juwele uit jou pa se winkel." "Ja, meneer," het Luise geantwoord en haar ken omhoog gehou. "Tannie Hetty is my vriendin en ek weet sy is onskuldig." Die kaptein het 'n blik met Debra gewissel, wat ongemaklik gelyk het, maar vasbeslote was om haar leerder te ondersteun. "Meisie, weet jou pa jy is hier?" Luise het vir 'n oomblik gehuiwer. "Nee, meneer. Hy sou my nie laat kom het nie." "En u, juffrou? Dink u nie u plaas uself in 'n moeilike posisie nie?" Debra het diep asemgehaal voordat sy geantwoord het. "Waarskynlik wel, kaptein. Maar hierdie meisie is oortuig van mevrou Olivier se onskuld, en ek glo sy het die reg om haar te besoek. Ek is hier om haar veiligheid te verseker." Die kaptein het in sy stoel teruggeleun en die situasie oorweeg. Hy het Riaan Joubert geken, nie persoonlik nie, maar van reputasie. Die sakeman was 'n belangrike figuur in die Kaapse samelewing, met politieke koneksies en invloed. Hy sou waarskynlik woedend wees as hy uitvind sy dogter is hier. Aan die ander kant het die meisie opreg benoud gelyk. En Hetty Olivier het sedert haar aankoms 'n stille waardigheid gehandhaaf wat hom geïntrigeer het. Anders as ander aangehoudenes wat hul onskuld uitgeskree het, het die skoonmaker die beskuldigings net kalm ontken, sonder drama of wanhoop, net 'n diep hartseer in haar oë. 5 minute het hy uiteindelik besluit. "Nie meer nie. En ek sal julle albei moet vra om 'n dokument te teken wat aandui dat julle uit vrye wil hier is." Die verligting op Luise se gesig was onmiddellik. "Dankie, meneer die kaptein." Paul het opgestaan en die twee deure nou gang gelei na 'n klein kamer wat vir ondervragings en toesigbesoeke gebruik is. "Wag hier. Ek sal mevrou Olivier laat bring." Toe die deur weer oopgaan, het Luise Hetty skaars herken. Die dame wat altyd onberispelik netjies was, met haar hare in 'n perfekte bolla en 'n skoon uniform, het nou gelyk asof sy in net een dag 'n dekade verouder het. Haar grys hare was los en deurmekaar, haar klere gekreukel, haar gesig gekenmerk deur diep kringe. Tog, toe sy Luise sien, het haar gesig verhelder met 'n glimlag wat die meisie se hart gebreek het. "My klein ding, wat maak jy hier?" Luise het gehardloop om haar te omhels, sonder om haar te steur aan die wakende oog van die polisieman wat by die deur gebly het. "Tannie Hetty. Ek het geweet Tannie het niks verkeerd gedoen nie. Ek het vir my pa gesê." Hetty het die drukkie met krag teruggegee, asof sy bang was die meisie kon enige oomblik verdwyn. Toe hulle uiteindelik losmaak, het die skoonmaker Debra opgemerk wat diskreet 'n paar tree verder gestaan het. "Hierdie is my juffrou," het Luise verduidelik. "Sy het my gehelp om hier te kom." Hetty het na die onderwyseres geknik, stille dankbaarheid in haar oë. "Dankie dat u na haar omsien." Debra het net saggies geglimlag en die twee toegelaat om 'n oomblik te hê. "Tannie Hetty, hoekom sê hulle Tannie het gesteel? Almal weet Tannie sou dit nooit doen nie." Die skoonmaker het diep gesug. "Ek weet nie, my skat. Gisteroggend toe ek by die werk aankom, het ek die agterdeur oopgevind en die hele winkel deurmekaar. Voordat ek kon verstaan wat aangaan, het jou pa met die polisie opgedaag. En wat het toe gebeur? Hulle het my handsak deursoek en juwele daarin gekry. Juwele wat ek nog nooit van tevore gesien het nie, Luise. Ek sweer op my lewe. Ek glo vir Tannie, het die meisie ferm gesê en het sy gerimpelde hande tussen hare vasgehou. Die skoonmaker het hartseer geglimlag. "Dankie, my engel. Maar ek weet nie of dit genoeg sal wees nie. Ons gaan bewys Tannie is onskuldig. Ek gaan weer met my pa praat, ek gaan hom laat verstaan." Hetty het haar kop geskud. "Luise, luister. Jy moenie hierby betrokke raak nie. Dis 'n baie ingewikkelde saak vir 'n meisie van jou ouderdom. Maar Tannie het altyd na my omgesien. Nou is dit my beurt om te help. Die beste manier om my te help, is om na jouself om te sien. Beloof my jy sal niks gevaarliks doen of iets wat jou pa kwaad kan maak nie.
Voordat Luise kon antwoord, het die polisieman by die deur ingegryp, die tyd is om. Net nog 1 minuut, asseblief, het Hetty gevra, desperaatheid wat vir 'n oomblik deur haar beheerste stem gebreek het. Die man het gehuiwer, maar teesinnig geknik. Hetty het weer na Luise gedraai en haar gesig tussen haar hande gehou. Beloof my jy sal na jouself kyk, my klein ding. Dat jy nie in die moeilikheid sal beland oor my nie. Luise het geknik, maar haar oë het iets anders gesê. Tannie gaan binnekort hier uitkom, Tannie Hetty. Ek beloof. Toe hulle die polisiestasie verlaat, was Luise vreemd kalm. Die aanvanklike skok om Hetty in daardie situasie te sien, het plek gemaak vir 'n stille vasberadenheid. Dankie dat juffrou my gebring het sy gesê terwyl hulle na die taxistaanplek gestap het. Debra het die leerder se uitdrukking bestudeer, bekommerd oor die skielike kalmte. Wat beplan jy om te doen, Luise? Niks, het sy te vinnig geantwoord. Ek wil net nou huis toe gaan. Die onderwyseres het dit vir geen oomblik geglo nie, maar het besluit om nie druk uit te oefen nie. Ek sal jou direk huis toe neem. Jou pa is seker al bekommerd. In die taxi het Luise stil gebly en by die venster uitgekyk terwyl die stad in 'n wasige beeld verbygegaan het. Haar gedagtes het woes gewerk en alles verwerk wat Hetty gesê het. Iets het nie sin gemaak nie. Hoe kon die juwele in die skoonmaker se handsak beland het? Wie sou toegang tot die winkel gehad het voordat Hetty aangekom het? Wie sou uit hierdie situasie voordeel trek? Toe hulle by die luukse gebou aankom waar sy gewoon het Luise Debra met 'n skielike drukkie verras. Dankie weer, juffrou. Juffrou is die enigste groot mens behalwe Tannie Hetty wat regtig na my luister. Debra het 'n knop in haar keel gevoel. As jy wil praat, is ek hier, Luise. Jy kan my enige tyd bel. Terwyl sy met die huisbak na die dakwoonstel gery het Luise geweet dat haar pa waarskynlik woedend sou wees as hy uitvind waar sy was. Maar dit het nou nie saak gemaak nie. Sy het 'n missie gehad, om uit te vind wat werklik by die juwelierswinkel gebeur het. Die woonstel was leeg toe sy aankom. Op die eetkamertafel het sy 'n haastig geskrewe nota gevind, moes uitgaan om sake by die juwelierswinkel op te los. Moenie hier kom later. Daar is kos in die yskas. Papa. Riaan se afwesigheid was 'n onverwagte seën. Dit het Luise tyd gegee om te dink, om haar volgende stap te beplan. Sy het na haar kamer gegaan en 'n klein versierde boksie onder haar bed uitgehaal waar sy haar skatte geberg het, klein aandenkings en spesiale voorwerpe. Tussen hulle was 'n silwer sleutel wat haar pa maande gelede by die huis vergeet het en wat sy in die geheim gehou het. Dit was die sleutel tot die agterdeur van die juwelierswinkel. Luise het geweet dat wat sy beplan het gevaarlik was en haar waarskynlik in groot moeilikheid sou bring. Maar die beeld van Hetty, wat in daardie koue kamer by die polisiestasie gesit het en haar ten spyte van alles vertrou het haar moed gegee. Sy het die sleutel in die sak van haar skooluniform gesit en na haar pa se kamer gegaan. Sy het selde daarin gegaan, dit was amper verbode terrein. Maar nou het sy leidrade nodig gehad, enigiets wat kon help om te verstaan wat werklik gebeur het. Riaan se kamer was onpersoonlik netjies soos 'n luukse hotelkamer. Op die bedkassie het sy die tablet gevind wat haar pa altyd gebruik het. Sy het probeer om dit aan te skakel, maar dit was met 'n wagwoord beskerm. Op die ander bedkassie was net 'n dierhorlosie, 'n boek oor finansiële beleggings wat gelyk het asof dit nooit oopgemaak is nie, en 'n fotoraam met 'n ou gesinsfoto, Riaan, Christine en Luise, almal wat vir die kamera glimlag voor Tafelberg. Die laai van die bedkassie was gesluit, net soos die van die kas. Gefrustreerd het Luise haar aandag na die ensuite badkamer gedraai. Op die wasbak het sy botteltjies medisyne vir angs en slaap gevind. Haar pa het nooit gesondheidsprobleme genoem nie, inteendeel, hy het altyd gespog met sy uitstekende fisieke toestand. In die badkamer se asblik het sy geskeurde stukkies papier opgemerk. Nuuskierig het sy die fragmente bymekaar gemaak en probeer om dit op die bed aan mekaar te pas. Dit was bankstate en selfs met ontbrekende dele kon Luise kommerwekkende syfers in rooi sien. Nog meer ontstellende ontdekking het gekom toe sy die badkamerkas oopgemaak het op soek na meer leidrade. Weggesteek agter bottels na skeermiddel, het sy 'n klein leerhouertjie gevind. Binne was 'n besigheidskaartjie met die naam Rikus Venter en 'n telefoonnommer wat met die hand op die agterkant geskryf is. Die naam het niks vir Luise beteken nie, maar iets aan daardie kaartjie het haar onrustig gemaak. Hoekom sou haar pa iemand se kontakbesonderhede in die badkamer wegsteek?
Sy het die geluid van die voordeur hoor oopgaan. Vinnig het sy alles teruggesit op sy plek en uit haar pa se kamer gekom. Dit was Monique met inkopiesakke. Hallo, Luise. Hoe was skool vandag? Normaal, het die meisie geantwoord en probeer om ongeërg te lyk. Wat is in die sakke? Jou pa het gevra ek moet 'n paar goed vir aandete koop. Hy bring 'n belangrike gas. Wie? Ek is nie seker nie. Ek dink dit het te doen met die versekering van die juwelierswinkel, het Monique geantwoord en na die kombuis gestap. Versekering. Die woord het iets in Luise se gedagtes laat ontwaak. Sy het onthou dat sy haar pa weke tevore hoor noem het dat hy die waarde van die juwelierswinkel se versekering verhoog het. Destyds het sy nie veel aandag gegee nie, maar nou. Monique, ek gaan stort en dan my huiswerk doen, het sy aangekondig en na haar eie kamer gestap. Eers toe sy alleen was, het Luise op haar bed gaan sit en geestelik georganiseer wat sy tot dusver ontdek het. Haar pa het blykbaar finansiële probleme, daar was medisyne vir angs weggesteek, 'n geheimsinnige kontak wat in die geheim gebeure is, en 'n vermelding van versekering. Elke stukkie op sy eie het nie veel beteken nie, maar saam het dit 'n ontstellende prentjie begin vorm. Die aand het vinnig aangebreek. Luise het haar pa hoor aankom en kort daarna die deurklokkie hoor lui, waarskynlik die belangrike gas. Sy het besluit sy moes daardie gesprek hoor. Stilweg het sy uit haar kamer gekom en haarself in die gang geposisioneer, van waar sy stemme uit die eetkamer kon hoor sonder om gesien te word. Die proses verloop normaal, het 'n onbekende stem gesê, waarskynlik die van die gas. Met die bewyse wat ons teen die werknemer het, behoort die versekering binne 'n paar weke uitbetaal te word. Uitstekend, het Riaan geantwoord, en Luise het die verligte toon van haar pa vreemd gevind. Dit het nie geklink soos die reaksie van iemand wat pas waardevolle juwele verloor het en die verraad van 'n vertroude werknemer ontdek het nie. Nietemin het die man voortgegaan, is die bedrag minder as wat jy nodig het om jou skuld by Venter te betaal. Venter. Dieselfde naam as op die kaartjie wat sy weggesteek gevind het. Ek weet, het Riaan gesê, sy stem gespanne. Maar dit sal my tyd gee om die res op te los. Ek onderhandel reeds oor die verkoop van die woonstel in Plettenbergbaai. Riaan, jy verstaan die erns van die situasie, nie waar nie? Venter is nie die soort krediteur wat laat betalings aanvaar nie. Glo my, ek weet presies wie Rikus Venter is, het haar pa geantwoord, met 'n bitterheid wat Luise nog nooit van tevore gehoor het nie. Maar met die uitbetaling van die versekering kan ek hom ten minste vereers kalmeer. En wat van die skoonmaker? Voel jy nie sleg daaroor om haar te inkrimineer nie? Daar was 'n lang pouse. Luise het haar asem opgehou, haar hart het so hard geklop dat sy bang was hulle kon dit hoor. Dis betreurenswaardig, maar nodig, het Riaan uiteindelik geantwoord. Hetty is 'n goeie mens, maar tussen haar en my oorlewing het ek geen keuse gehad nie. Die woorde het Luise soos 'n vuishou in die maag getref. Haar eie pa het erken dat hy Hetty doelbewus geïnkrimineer het. Die skoonmaker was in die tronk vir 'n misdaad wat sy nie gepleeg het nie, 'n misdaad wat Riaan self beplan het. Sy het haar bene voel swik en moes teen die muur leun om nie te val nie. Stille trane het oor haar gesig geloop terwyl die verskriklike waarheid insink. Haar pa, die persoon wat haar moes beskerm en waardes leer, het die lewe van 'n onskuldige vernietig om sy eie vel te red. Op daardie oomblik het iets fundamenteel binne Luise verander. Die blinde bewondering wat sy nog vir haar pa gekoester het, ten spyte van sy tekortkominge as 'n vaderfiguur, het verander in 'n pynlike begrip van wie Riaan Joubert werklik was. Sy het stilweg na haar kamer teruggekeer, die deur toegemaak en op die bed gaan sit, haar hele liggaam bewend. Die sleutel van die juwelierswinkel het gelyk of dit tonne in haar sak weeg. Nou het sy geweet sy moes meer doen as net ondersoek instel, sy moes konkrete bewyse vind van Hetty se onskuld en haar pa se skuld. Die 10-jarige meisie het pas 'n las opgeneem wat te swaar was vir haar klein skouers, om haar eie pa uit te daag in die naam van geregtigheid, wetende dat enige misstap verwoestende gevolge vir almal betrokke kon hê. Die sekelmaan het die strate van Clifton gedeeltelik verlig toe Luise, geklee in 'n donker sweetpaktop met 'n kappie, skelmpies uit die gebou waar sy gewoon het, geglip het. Die nagwag, oom Anton, was vir 'n oomblik afgelei deur 'n televisieprogram op die klein stelletjie wat hy in die wagkamer gehou het, wat die meisie toegelaat het om ongemerk verby te glip. Dit was amper middernag op 'n Saterdag. Nadat sy die gesprek tussen haar pa en die geheimsinnige gas gehoor het, het Luise ure lank wakker gelê en haar volgende stap beplan.
Riaan het diep geslaap, aangehelp deur die medisyne wat sy dogter in die badkamer ontdek het, en Monique het na aandete vertrek. Die juwelierswinkel was sowat 15 minute se stap van die woonstel af, 'n afstand wat Luise goed geken het, maar wat sy nog nooit alleen so laat in die nag afgelê het nie. Die strate van Clifton, gewoonlik bedrywig, was rustiger, alhoewel daar steeds mense was wat uit restaurante en kroë gekom het. Met die kappie oor haar kop en met vasberadenheid gestap om nie verlore of kwesbaar te lyk nie, het die meisie probeer om haar vrees te beheer. Die plan was eenvoudig, maar riskant. Gaan die juwelierswinkel deur die agterdeur binne met die sleutel wat sy gehou het, soek na enige bewyse wat Hetty se onskuld en haar pa se skuld kon bewys, en vertrek sonder om opgemerk te word. Toe sy by Victoria Rylaan aankom, het Luise stadiger gestap en die juwelierswinkel van 'n afstand dopgehou. Die winkel was donker, maar 'n polisiemotor wat voorgeparkeer was, het aangedui dat die area steeds as 'n misdaadtoneel beskou is. Haar hart het vinniger geklop. Sy het nie die moontlikheid van polisietoesig oorweeg nie. Sy het na 'n systraat teruggetrek en probeer dink. Miskien kon sy deur die steegie agter die winkel ingaan. Daar was 'n klein diensingang wat na 'n nou gang gelei het waar die vullistromme van die kommersiële ondernemings gestaan het. Deur hierdie alternatiewe roete te volg, het sy ongesiens by die agterkant van die juwelierswinkel aangekom. Die diensdeur, geverf in 'n diskrete grys kleur, het onveranderd gelyk. Daar was geen polisieband of enige aanduiding dat dit by die ondersoek ingesluit is nie. Met bewende hande het Luise die sleutel uit haar sak gehaal en dit in die slot gesteek. Tot haar verligting het dit perfek gepas en sonder moeite gedraai. Die deur het met 'n ligte gekraak oopgegaan. Die binnekant van die diensarea was heeltemal donker. Luise het die flitslig van die klein selfoon wat sy saamgebring het, aangeskakel, 'n basiese model wat Riaan haar vir noodgevalle gegee het. Die ironie van die situasie het haar nie ontgaan nie. Dit was beslis 'n noodgeval, maar nie die soort wat haar pa hom voorgestel het nie. Die ligstraal het die klein ruimte onthul waar Hetty gewoonlik haar skoonmaakmiddels geberre het. Alles het onaangeraak gelyk, die produkte netjies op die rakke, die spaaruniform wat aan 'n haak gehang het, selfs die klein ou radio wat die skoonmaker gebruik het om na musiek te luister terwyl sy werk. Luise het 'n knop in haar keel gevoel. Daardie hoekie van die winkel het die essensie van Hetty gedra, eenvoudig, georganiseerd, verwelkomend ten spyte van die eenvoud. Versigtig om nie geraas te maak nie, het die meisie na die hoofarea van die juwelierswinkel beweeg. Anders as die diensruimte, het hierdie deel duidelike tekens van verstoring getoon. Gebreekte vertoonkaste, glasskerwe op die vloer, omgekeerde laaie. Die toneel het oortuigend gelyk in gewelddadige en haastige roof. Maar iets het Luise se aandag getrek. Daar was geen tekens van inbraak by die deure of vensters nie. Hoe sou iemand ingekom het sonder om spore te laat? Sy het toe die woorde onthou wat sy in die gesprek tussen haar pa en die besoeker gehoor het, met die bewyse wat ons teen die werknemer het. Watter bewyse sou dit wees, buiten die juwele wat kwansys in Hetty se handsak gevind is? Luise het na Riaan se kantoor aan die agterkant van die winkel gestap. Die deur was nie gesluit nie, wat sy vreemd gevind het. Die binnekant van die kantoor het relatief onaangeraak gelyk in vergelyking met die res van die juwelierswinkel. Die donker houtlesenaar, die rakke met rekeningkundige boeke, die klein kluis wat in die muur ingebou is, alles op sy plek. Sy het nader aan die rekenaar op die lesenaar beweeg. Dit was afgeskakel, en selfs al kon sy dit aanskakel, sou dit waarskynlik met 'n wagwoord beskerm wees. Sy het die laaie begin oopmaak, op soek na iets, enigiets, wat Hetty kon help. In die derde laai het sy 'n leer gevind met die etiketie-versekering. Binne was dokumente van die versekeringsmaatskappy, insluitend die onlangs bygewerkte polis. Soos sy vermoed het, is die waarde 'n paar maande tevore aansienlik verhoog, van 2 tot 5 miljoen rand. Terwyl sy deur die papiere geblaai het, het 'n koevert op die vloer geval. Binne het sy foto's van Hetty gevind, Hetty wat by die juwelierswinkel aankom, Hetty wat die vertoonkaste skoonmaak, Hetty wat met klante gesels. Die beelde het gelyk asof dit sonder haar medewete geneem is, op verskillende dae. Hoekom sou haar pa sulke foto's hê? Die antwoord het soos 'n weerligstraal gekom, dit was deel van die plan. Hy het Hetty se gereelde teenwoordigheid gedokumenteer en bewyse geskep om haar as 'n sondebok te gebruik. Luise het naar gevoel, maar het haarself gedwing om verder te soek. Agter in dieselfde laai het sy 'n klein, diskrete notaboek gevind. Die eerste bladsy het rekords van roetineverkope en aankope bevat,
maar in die laastes was daar iets anders, 'n lys van aanlyn dobbelwebwerwe, saam met gebruikersname en wagwoorde. Deur verder te blaai, het sy kommerwekkende inskrywings gevind, vandag 50.000 met poker verloor. Moet môre terugwen. Lening by Standard Bank geweier. Derde weiering hierdie maand. Rolex horlosie verpand. Net 30.000 gekry. Kontak met Rif gemaak. Lening van 1,5 miljoen toegestaan. Uiters hoë rente, maar geen alternatief nie. Die aantekeninge het toenemend desperaat geword. Die laaste een, gedateer slegs 3 weke tevore, het gelei, Rif het my familie gedreig. Ek het 2 weke om te betaal. Die versekeringsplan is die enigste uitweg. Luise het in haar pa se stoel gaan sit en probeer verwerk wat sy pas ontdek het. Haar pa was nie net 'n sakeman in finansiële moeilikheid nie, hy was 'n kompulsiewe dobbelaar wat enorme skuld aangegaan het en nou bereid was om die lewe van 'n onskuldige te vernietig om homself te red. Die geluid van 'n motor wat buite parkeer, het haar laat skrik. Vinnig het sy haar selfoon geneem en die belangrikste bladsye van die notaboek, die versekeringspolis en die foto's van Hetty afgeneem. Dit was nie onweerlegbare bewys van die skoonmaker se onskuld nie, maar dit was 'n begin, bewyse dat haar pa motief gehad het om die roof te namaak. Sy het alles teruggesit op sy plek en was op die punt om te vertrek toe sy iets ongewoons in die hoek van die kamer opmerk. Die klein sekuriteitskamera wat gewoonlik na die kantoordeur gerig was, was na die muur gedraai. Vir 'n oomblik het sy daaraan gedink om dit terug te draai, maar toe verstaan sy, haar pa moes dit afgeskakel of herposisioneer het voordat hy sy plan uitgevoer het. As sy toegang kon kry tot die opnames van voor die beweerde roof. Die geluid van naderende voetstappe het haar laat vries. Iemand het die juwelierswinkel binnegekom. Vinnig het sy die flitslig van haar selfoon afgeskakel en onder die lesenaar weggekruip. Net 'n vinnige nagaan, het 'n manstem gesê wat Luise nie herken het nie. Die kaptein wil seker maak ons het niks misgekyk nie. Ek verstaan, maar ek het gedink die forensiese ondersoek is reeds afgehandel, het 'n tweede stem geantwoord. Standaard prosedure. Die saak het meer aandag gekry as wat ons verwag het. Daardie skoonmaker het heelwat mense wat haar op sosiale media verdedig. Luise het haar asem opgehou. Is Hetty in die openbaar bespreek? Het mense die amptelike weergawe bevraagteken? Hier is alles inderdaad deurmekaar, het die eerste man opgemerk. Dit lyk of die ou vrou geweet het waarna sy soek. Volgens die eienaar is stukke ter waarde van meer as 3 miljoen gesteel. En het hulle alles by haar huis gekry. Daar was 'n pouse. Eintlik nie. Net 'n paar kleiner stukke was in haar handsak. Die res het nog nie opgedaag nie. Die mans wat Luise aangeneem met polisiemanne was, het voortgegaan om die hoofarea van die winkel te inspekteer. Sy het bewegingloos gebly, haar hart het so hard geklop dat sy bang was hulle kon dit hoor. Kom ons gaan kyk ook in die kantoor, het een van hulle gesê en Luise het paniek voel opwel. Op daardie oomblik het egter iets onverwags gebeur. 'n Skril alarm het in die straat begin loei, wat die mans laat skrik het. Wat die hel? Dit klink of dit van die juwelierswinkel langsaan kom, het die ander een gesê. Kom ons gaan kyk. Dit kan verband hou. Die voetstappe het vinnig wegbeweeg. Luise het 'n paar sekondes gewag voordat sy uit haar skuilplek gekom het, bewend van adrenalien. Sy het geweet sy het net 'n paar oomblikke voordat hulle sou terugkeer. Vinnig en stil het sy na die agterdeur beweeg waardeur sy ingekom het. Eers toe sy buite die gebou was, het sy deur die steegie gehardloop en in die skaduwees gebly totdat sy etlike blokke ver was. Eers toe sy by die promenade langs die strand aangekom het, waar daar ten spyte van die laat uur meer mense gestap het, het sy haarself toegelaat om stadiger te beweeg. Haar hele liggaam het gebewe, 'n mengsel van vrees, skok en 'n vreemde gevoel van triomf. Sy het dit reggekry, sy het bewyse of ten minste aanduidings gehad dat Hetty onregverdig beskuldig is. Maar wat moes sy met hierdie inligting doen? Wie sou 'n 10-jarige meisie glo wat haar eie pa beskuldig? Terwyl sy terug huis toe gestap het, het Luise woes gedink. Sy het 'n betroubare volwassene nodig gehad, iemand wat haar ernstig sou opneem. Haar ma was buite die kwessie, selfs al kon sy met Christine praat, het sy betwyfel of sy genoeg sou omgee om betrokke te raak. Monique was te loyaal aan haar pa. Die onderwysers, met die uitsondering van Debra, het haar skaars geken. Debra. Die onderwyseres het reeds gewys dat sy omgee deur haar na die polisiestasie te neem.
Miskien kon sy haar nog een keer vertrou. Sy het omstreeks 1 uur die oggend by haar gebou aangekom. Oom Anton, die nagwag, was nou heeltemal wakker en het haar aankoms opgemerk. "Meisie Luise, wat maak jy so laat op straat?" het hy gevra, opreg bekommerd. Luise was nie voorbereid op die vraag nie. Ek kon nie slaap nie en het afgekom om 'n bietjie op die strand te stap, het sy geïmproviseer. "Moet asseblief nie vir my pa sê nie. Hy sal kwaad wees." Oom Anton het gelyk of hy tussen sy plig om te rapporteer en deernis vir die meisie wat hom altyd met vriendelikheid behandel het, anders as baie inwoners van die luukse gebou verdeeld was. "Laat weet my volgende keer, ja. Dis gevaarlik vir 'n jong meisie om so laat alleen te stap." "Ek beloof," het Luise gesê, verlig dat hy nie op die saak aangedring het nie. Sy het met die huispak opgery en gebid dat haar pa nog slaap. Tot haar verligting was die woonstel presies soos sy dit gelos het, stil en donker, behalwe vir die sagte lig van die sitkamerlamp wat altyd gedurende die nag aangebly het. Op haar tone het sy na haar kamer gestap en die deur stil toegemaak. Eers toe het sy haarself toegelaat om normaal asem te haal. Sy het die selfoon uit haar sak gehaal en die foto's wat sy geneem het, nagegaan. Alhoewel die kwaliteit nie uitstekend was nie weens die min lig, was die aantekeninge in Riaan se noteboek leesbaar. Die bewyse van haar pa se plan was daar digitaal vasgelê. Maar voordat sy haar volgende stap kon besluit, het sy 'n geluid gehoor wat haar bloed laat verkleim het. Die handvatsel van haar deur was besig om te draai. Vinnig het sy die selfoon onder haar kussing weggesteek en op die bed gespring, nog geklee, die kombers tot by haar ken opgetrek en gemaak asof sy slaap. Die deur het stil oopgegaan. Deur 'n skriffie van haar oë het Luise die silhouet van haar pa in die ingang sien staan. Riaan het vir 'n paar oomblikke daar gestaan en haar dop gehou, voordat hy die deur weer toegemaak het. Luise se hart het woes geklop. Hoekom het haar pa haar in die middel van die nag kom kontroleer? Het hy haar afwesigheid opgemerk? Was hy agterdogtig? Met 'n knop in haar keel het sy besef sy is betrokke by iets veel groter en gevaarliker as wat sy aanvanklik gedink het. Dit was nie net 'n kwessie van etiese onskuld bewys nie, sy het haar pa direk uitgedaag, 'n man wat reeds gewys het hy is in staat om 'n onskuldige op te offer om homself te red. Die vasberadenheid het egter net binne haar gegroei. As haar pa wreed genoeg kon wees om etiese lewe te vernietig, dan sou Luise dapper genoeg wees om hom te keer, ongeag die persoonlike koste. Die Sondagoggend was Riaan vreemd liefdevol. Hy het pannekoek vir ontbyt gemaak, iets wat hy jare laas gedoen het, en voorgestel dat hulle die dag saam deurbring. "Ons kan fliek toe gaan en dan uit eet. Wat dink jy?" het hy gevra met 'n glimlag wat nie sy oë bereik het nie. Luise, wat normaliteit voorgegee het, het ingestem. Sy het soos 'n aktrise op 'n verhoog gevoel, wat die rol van die sorgvrye dogter speel, terwyl sy elke beweging van haar pa met nuwe oë dophou. "Papa, hoe gaan dit met Tannie Hetty?" het sy terloops gevra terwyl sy haar pannekoek geëet het. 'n Vinnige flits van spanning het oor Riaan se gesig getrek voordat hy sy uitdrukking herwin het. "Sy word nog aangehou, my skat. Die proses is aan die gang. Maar wat as sy onskuldig is? Wat as iemand anders die juwele gesteel het?" Riaan het sy vurk neergesit en sy dogter met 'n ontstellende intensiteit bestudeer. "Hoekom dink jy so?" Luise het haar skouers opgetrek en probeer om kinderlik en naïef te lyk. "Tannie Hetty was altyd so gaaf met my. Ek kan my nie voorstel dat sy so iets sou doen nie. Mense is nie altyd wat hulle lyk nie, Luise. Soms is diegene op wie ons die meeste vertrou, die eerstes wat ons verraai." Die ironie van die stelling komende van hom, het Luise amper aan haar lemoensap laat verstik. Soos mamma, het sy gewaag en die waters getoets. 'n Skaduwee het oor Riaan se gesig gegaan. "Jou ma het ons nie verraai nie. Sy het net ruimte nodig gehad. Net soos jy geld nodig het." Die woorde het uitgeglip voordat sy dit kon keer. Riaan het gevries. "Wat het jy gesê?" Paniek het binne Luise opgeskiet. Sy het te ver gegaan. "Niks net, ek het gehoor jy praat daaroor dat die besigheid deesdae sukkel." Haar pa het haar vir 'n lang oomblik bestudeer, asof hy deur haar siel probeer sien. "Wie het met jou oor my besigheid gepraat?" "Niemand. Ek het net." Riaan se selfoon het gelei en die gespanne oomblik onderbreek. Hy het geantwoord sonder om sy oë van Luise af te haal. "Hallo? Ja, ek sal vandag met hom praat." "Nee, die dokumentasie vir die versekering is alles gereed."
Ja, ek verstaan die dringendheid. Terwyl haar pa oor die telefoon gepraat het Luise die geleentheid gebruik om van die tafel af te ontsnap en beweer dat sy moes gaan aantrek vir hul uitstappie. Eers in haar kamer het sy die deur toegemaak en diep asem gehaal en probeer om haar versnelde hartklop te kalmeer. Sy was onverskillig en het amper verklap dat sy meer weet as wat sy moes. Sy sou versigtiger moes wees. Haar pa was nie dom nie, as hy begin agterdogtig raak, sou haar hele plan om Hetty te help in gevaar wees. Sy het die selfoon onder haar kussing uitgehaal en 'n boodskap aan Debra gestuur. Juffrou, ek moet dringend met juffrou praat. Dis oor Tannie Hetty. Ek het bewyse dat sy onskuldig is. Terwyl sy vir die antwoord gewag het Luise by die venster uitgekyk na die blou hemel van Kaapstad, wat gekontrasteer het met die onstuimige see wat hoër golwe begin vorm het. 'n Storm was aan die kom, beide letterlik en metafories. Die telefoon het gebrom met Debra se antwoord. Ons kan môre na skool ontmoet. Wees versigtig, Luise. Versigtig. Die meisie het geweet sy sou meer as dit nodig hê. Sy sou moed, vasberadenheid en bovenal die krag nodig hê om haar eie pa te konfronteer, die man wat sy, ten spyte van alles, steeds liefgehad het. Die personeelkamer van die Ster van die Môre Laerskool was daardie maandagmiddag byna leeg. Debra Fourie het by die venster uitgekyk en die fyn reën wat op die skoolterrein val, dopgehou terwyl sy vir Luise gewag het. Die boodskap wat sy die vorige dag ontvang het haar bekommerd gemaak. Ek het bewyse dat sy onskuldig is. Wat kon 'n 10-jarige meisie ontdek het wat die polisie nie gevind het nie? Die deur het oopgegaan en Luise het ingekom, nog in haar skooluniform, haar rugsak oor een skouer gehang. Haar oë het vinnig oor die vertrek beweeg, asof sy na moontlike getuies gesoek het. Ons is alleen, het Debra verseker en 'n stoel voor haar aangedui. Moenie gee dink jy is in die wiskunde ekstra klas. Luise het geknik, dankbaar vir die onderwyseres se diskresie. Sy het gaan sit en haar rugsak oopgemaak en haar selfoon uitgehaal. Juffrou, ek moet vir juffrou iets wys. Maar eers moet ek weet of ek juffrou heeltemal kan vertrou. Die versoek, komende van so 'n jong kind, met 'n erns wat nie by haar ouderdom gepas het nie, het Debra 'n knop in die keel gegee. Jy kan my vertrou, Luise. Ek is hier om te help. Die meisie het die onderwyseres se gesig vir 'n paar sekondes bestudeer voordat sy voortgegaan het. My pa het alles beplan, het sy uiteindelik gesê, die woorde wat soos 'n pynlike bekentenis uitgekom het. Hy het Tannie Hetty geïnkrimineer omdat hy die versekeringsgeld nodig het om skuld te betaal. Debra het haar uitdrukking neutraal gehou, ten spyte van haar verbasing. Dis 'n baie ernstige beskuldiging. Wat laat jou so dink? In reaksie hierop het Luise haar selfoon oopgesluit en die foto's gewys wat sy in die juwelierswinkel geneem het. Een vir een het sy verduidelik wat sy gevind het, die aantekeninge in Riaan se notaboek, die foto's van Hetty wat in die geheim geneem is, die onlangs verhoogde versekeringspolis. My pa is verslaaf aan dobbel, juffrou. Hy het baie geld verloor en skuld mense wat gevaarlik is. Ek het homself hoor erken dat hy Tannie Hetty met opset geïnkrimineer het. Debra het die bewyse met toenemende onrus ondersoek. Veral die aantekeninge was inkriminerend. Daar was spesifieke besonderhede wat 'n kind nie kon uitdink nie, name van dobbelwebberwe, bedrae, verwysings na geweierde lenings. Hoe het jy hierdie foto's gekry, Luise, het sy gevra en gevrees sy weet reeds die antwoord. Die meisie het weggekyk. Ek het Saterdag aand in die juwelierswinkel ingegaan. Ek het 'n sleutel vir die agterdeur. Jy het wat? Debra kon haar skok nie wegsteek nie. Luise, dit was uiters gevaarlik. Jy kon deur die polisie gevang gewees het, of erger. Ek weet, het die meisie erken, maar niemand sou my sonder bewyse geglo het nie. En Tannie Hetty het nou hulp nodig. Sy verdien nie om in die tronk te wees vir iets wat sy nie gedoen het nie. Debra het diep asem gehaal en probeer om haar gedagtes te orden. Die situasie was meer kompleks en gevaarlik as wat sy gedink het. Sy het bewyse in haar hande gehad van 'n misdaad wat deur 'n magtige man gepleeg is, onwettig verkry deur sy minderjarige dogter. Wat wil jy hê moet ek hiermee doen, Luise? Juffrou kan dit na die polisie neem. Hulle moet Tannie Hetty vrylaat. Dis nie so eenvoudig nie. Hierdie bewyse, die manier waarop dit verkry is, maak dit wetlik ontoelaatbaar. En selfs al was dit nie, is dit jou woord teen jou pa sin, wat 'n gerespekteerde sakeman is. Luise se gesig het in frustrasie vertrek. So Tannie Hetty gaan vir ewig in die tronk bly.
Dis nie regverdig nie. Nee, sy gaan nie, het Debra probeer om haar te kalmeer. Maar ons moet slim wees oor hoe ons te werk gaan. Impulsiewe optrede kan die situasie vererger. Op daardie oomblik het Luise se selfoon gebrom. Dit was 'n boodskap van Monique, ek wag by die hek. Jou pa wil hê jy moet vandag direk huis toe kom. Ek moet gaan, het sy gesê en haar selfoon weggebêre. Juffrou gaan my help. Debra het net vir 'n sekonde gehuiwer. Ek sal, Luise. Ek beloof. Maar jy moet my beloof dat jy niks meer gevaarliks of onwettig sal doen nie. Laat die groot mense dit nou hanteer. Maar, beloof my, Luise. Dis vir jou eie veiligheid. Teesinnig het die meisie geknik. Goed, ek beloof. Ek sal hierdie foto's nodig hê. Kan jy dit vir my stuur? Luise het die beelde na Debra se selfoon oorgedra en, na 'n laaste betekenisvolle blik, die personeelkamer verlaat. Weer alleen het Debra die beelde op haar selfoon bekyk. Die situasie was veel ernstiger as 'n eenvoudige onregverdige beskuldiging teen 'n werknemer. Daar was 'n uitgebreide bedrogskema, skuld by woekeraars, moontlike dreigemente. En in die middel van dit alles 'n 10-jarige kind wat bereid was om haar eie pa te konfronteer omdat sy geglo het in wat reg is. Sy het geweet sy kon nie net die foto's na die polisie neem, soos Luise voorgestel het nie. Buiten die regskwessie was daar die risiko dat Riaan Joubert met sy koneksies die saak sou kon smoor. Sy het professionele hulp nodig gehad. Na 'n paar minute se nadenke het sy haar telefoon opgetel en 'n nommer geskakel wat sy lanklaas gebruik het. Karel, dis Debra Fourie. Ek het jou hulp nodig met 'n ingewikkelde saak. Charles Pieterse was 'n ou universiteitsvriend wat 'n gerespekteerde kriminele prokureur geword het. As daar iemand was wat hierdie delikate situasie kon hanteer, was dit hy. Intussen het Luise in die motor geklim waar Monique vir haar gewag het. Die kinderoppasser het gespanne gelyk. Jou pa het 3 keer gebel en gevra of ons al weg is, het sy opgemerk terwyl sy uit die skool se parkeerterrein gemanoeuvreer het. Hoekom? Het iets gebeur? Ek is nie seker nie. Hy het net gesê hy moet dringend met jou praat. Die rit na die woonstel was stil met Luise wat by die venster uitgekyk het en die stad in 'n grys nevel sien verbygaan het onder die reën wat nou harder geval het. Haar maag was saamgetrek van angs. Het haar pa haar strooptog na die juwelierswinkel ontdek. Het die nagwag haar nagtelike uitstappie genoem. Toe hulle aankom, het hulle Riaan in die sitkamer gevind, waar hy soos 'n dier in 'n hok heen en weer gestap het. Toe hy Luise sien, het hy skielik stilgestaan. Jy kan ons alleen laat, Monique, het hy gesê, sonder om sy oë van sy dogter af te haal. Toe die kinderoppasser weg is, het Riaan na die bank gewys. Sit, Luise. Ons moet praat. Die meisie het gehoorsaam en haar uitdrukking so neutraal moontlik gehou. Wat is dit, papa? Ek het vandag 'n interessante oproep gekry, het hy begin, steeds staande en die vertrek met sy lengte oorheers. Van oom Anton, ons nagwag. Luise se hart het vinniger geklop, maar sy het haarself gedwing om onverstoord te bly. Hy het genoem dat hy jou Saterdagnag omstreeks 1 uur sien tuiskom het. Hy het gesê jy het beweer jy het afgekom om op die strand te stap omdat jy nie kon slaap nie. Riaan het 'n pouse geneem en sy dogter se reaksie bestudeer. Wat my nuuskierig maak, aangesien ek daardie nag jou kamer gaan kontroleer het en jy diep geslaap het. Of ten minste, so het dit gelyk. Luise het gevoel hoe haar mond droog word. Ek wou net 'n bietjie vars lug kry. 1 uur in die oggend. Alleen in die strate van Kaapstad. Die toon was een van ongeloof. Moenie my vir 'n dwaas neem nie, Luise. Waar was jy regtig? Die meisie het gehuiwer. Om weer te lieg sou die situasie net vererger wanneer die waarheid onvermydelik aan die lig kom. Aan die ander kant sou dit katastrofies wees om te erken dat sy by die juwelierswinkel ingebreek het. Ek was bekommerd oor Tannie Hetty, het sy uiteindelik gesê en gekies vir 'n halwe waarheid. Ek kon nie slaap nie en het net aan haar gedink wat onregverdig in die tronk sit. Onregverdig. Riaan se stem het 'n gevaarlike toon aangeneem. Die bewyse teen haar is oorweldigend, Luise. Bewyse wat jy geplant het. Die woorde het uitgekom voordat sy dit kon keer. 'n Dodelike stilte het in die kamer neergedaal. Riaan het haar aangestaar, sy oë half toegeknyp, asof hy deur haar probeer sien. Waarvan praat jy, het hy uiteindelik gevra, sy stem laag en beheers.
Luise het geweet sy het 'n punt van geen terugkeer oorgesteek. Ek het jou gehoor, pappa. Daardie aand toe daardie man hier kom eet het. Julle het gepraat oor die versekering, oor hoe jy Tannie Hetty met opset geïnkrimineer het. Riaan se gesig het sigbaar bleek geword. Vir 'n oomblik het dit gelyk of hy gaan ontken, maar toe het iets in sy uitdrukking verander, mengsel van berusting en koue berekening. Jy het afgeluister, het hy gesê, nie as 'n vraag nie, maar as 'n stelling. Dit was nie my bedoeling nie. Ek wou net weet wie die gas was. Riaan het uiteindelik gaan sit en sy hande oor sy gesig gevee in 'n gebaar van moegheid. Jy verstaan nie, Luise. Dis nie so eenvoudig soos dit lyk nie. Verduidelik dan vir my. Hoekom het jy dit aan Tannie Hetty gedoen? Sy was altyd goed vir ons, vir my. Omdat ek geen keuse gehad het nie. Die skielike uitbarsting het Luise op die bank laat terugdeins. Dink jy ek wou dit doen? Dink jy ek is trots daarop dat ek op hierdie punt beland het? Vir die eerste keer in jare het Luise haar pa heeltemal kwesbaar gesien, die fasade van die selfversekerde sakeman heeltemal ineengestort. Hy het kleiner, ouer, verslae gelyk. Ek het foute gemaak, Luise. Baie foute. Ek het begin dobbel om die probleme met jou ma te vergeet, om die druk van die besigheid te verlig. Aanvanklik was dit klein weddenskappe, niks ernstigs nie. Maar toe begin ek verloor, en in plaas daarvan om op te hou, het ek meer gewet om terug te wen wat ek verloor het. Dis soos 'n siekte wat jou oorneem. Die bekentenis, so onverwags, het Luise vir 'n oomblik sprakeloos gelaat. Toe ek my oë uitvee, het ek al ons spaargeld opgebruik. Ek het geld van die juwelierswinkel begin gebruik. Ek het die woonstel in Plettenbergbaai verpand, die boot verkoop, die aandele wat ek gehad het. Niks was genoeg nie. Hy het 'n pouse geneem, sy blik verlore op 'n verafgeleë punt. Toe het ek Rikus Venter ontmoet. Die naam het Luise herinner aan die kaartjie wat sy in Riaan se badkamer weggesteek gevind het. Venter leen geld vir desperate mense, mense soos ek, wat reeds alle wettige opsies uitgeput het. Die rente is afpersend, maar as jy besig is om te verdrink, lyk enige plank na 'n redding. Riaan het 'n humorlose laggie gegee. Die probleem is dat Venter nie die soort krediteer is wat laat betalings aanvaar nie. Toe ek nie op die ooreengekome tyd kon betaal nie, het hy dreigemente begin maak. Watter soort dreigemente? Riaan het direk na sy dogter gekyk, sy uitdrukking somber. Die soort wat jy nie ignoreer nie, Luise. Hy het gesê hy weet waar jy skool gaan, watter roete Monique elke dag met jou neem. Hy het gesê dit sou jammer wees as iets met my enigste dogter gebeur. Luise het 'n rilling langs haar ruggraat gevoel. Het hy gedreig om my seer te maak? Hy hoef nie eksplisiet te gewees het nie. Riaan het weer opgestaan, onrustig. Dit was toe ek besef het ek moes iets drasties doen. Die versekering van die juwelierswinkel was die enigste lewensvatbare uitweg. 5 miljoen rand sou my skuld by Venter oplos en my 'n bietjie blaaskans gee om die besigheid te herbou. Maar hoekom Tannie Hetty? Hoekom nie net 'n roof namaak sonder om iemand te blameer nie? Omdat die versekeringsmaatskappy deeglik sou ondersoek. Ek het 'n oortuigende skuldige nodig gehad, iemand wat toegang, kennis en, nog belangriker, nie in staat sou wees om haarself behoorlik te verdedig nie. Hy het gestop en vir 'n oomblik skaam gelyk. Hetty was die ooglopende keuse. Sonder hulpbronne, sonder 'n invloedryke familie, sonder kennis van die regstelsel. Dis verskriklik, pappa, het Luise gesê, trane wat in haar oë vorm. Tannie Hetty het jou vertrou. Sy het dekades lank vir ons familie gewerk. Dink jy ek weet dit nie? Riaan se stem het weer verhef. Dink jy ek voel nie soos 'n monster nie? Maar wat moes ek doen? Toelaat dat Venter sy dreigemente uitvoer. Jy kon hulp gevra het. Die waarheid aan die polisie vertel het, aan 'n prokureur. En in die tronk beland. Alles verloor wat ek opgebou het. Jou sonder 'n pa laat, terwyl jy reeds feitelik sonder 'n ma is. Die stilte wat gevolg het, was swaar gelaai met teenstrydige emosies. 'n Deel van Luise wou haar pa omhels, om troos, sê sy verstaan sy motiewe, al stem sy nie saam met sy dade nie. 'n Ander deel was verskrik oor die gemak waarmee hy die vernietiging van 'n onskuldige se lewe regverdig het. Daar is geen terugkeer meer nie, Luise, het Riaan uiteindelik gesê. Die saak teen Hetty is aan die gang. Binnekort sal die versekering uitbetaal word.
Dan kan ek haar diskreet help, verseker sy het 'n goeie prokureur, miskien selfs reël dat sy weens 'n gebrek aan bewyse vrygespreek word. Nadat sy maande in die tronk deurgebring het. Nadat haar reputasie vernietig is. Riaan het nie geantwoord nie. Dis verkeerd, pappa. Jy weet dis verkeerd. Soms in die lewe is daar nie regte keuses nie, net nodige keuses. Hy het nader gekom en afgebuig om op sy dogter se ooghoogte te wees. Nou moet jy my iets beloof, Luise. Beloof my jy sal met niemand hieroor praat nie. As iemand die waarheid uitvind, sal ek jou nie teen Venter kan beskerm nie. Die bedekte dreigement in haar pa se stem het nie by Luise verbygegaan nie. Dit was nie net 'n poging om haar te beskerm nie, dit was ook 'n manier om haar stil te maak. Vra jy my om te lieg? Om medepligtig te wees aan 'n onreg? Ek vra jou om verstandig te wees. Om te verstaan dat die regte wêreld nie swart en wit is soos in die geskiedenisboeke wat jy op skool lees nie. Soms doen goeie mense slegte dinge om verstaanbare redes. Luise het haar pa se gesig bestudeer, die moe oë, die nuwe plooie wat gelyk het of dit oornag verskyn het, die uitdrukking van 'n man wat deur sy eie keuses vasgekeer is. Ten spyte van alles, het sy hom steeds liefgehad. Sy het steeds die pa onthou wat haar op Sondag park toegeneem het, wat vir haar stories gelees het voor slaaptyd, wat haar geleer het om fiets te ry. Beloof my, Luise, het Riaan aangedring. Ek beloof, het sy uiteindelik gesê, wetende dat dit 'n leuen was. Sy kon nie medepligtig wees aan 'n onreg nie, selfs al beteken dit om haar eie pa uit te daag. Riaan het vir 'n oomblik verlig gelyk. Hy het regop gekom en 'n deel van sy kalmte herwin. Goed. Baie goed. Gaan nou na jou kamer. Ek moet 'n paar oproepe maak. Toe Luise die sitkamer verlaat, het sy die gewig van haar besluit op haar skouers gevoel. Sy het bewyse teen haar pa gehad, bewyse wat sy met Debra gedeel het. Die proses was aan die gang en daar was geen terugkeer nie. In haar kamer het sy op die bed gaan sit en die teddybeer wat Hetty vir haar gegee het, omhels. Haar pa was in gevaar, bedreig deur 'n gevaarlike woekeraar op die rand van finansiële ondergang. Hetty was in gevaar, onregverdig in die tronk, haar lewe vernietig deur 'n misdaad wat sy nie gepleeg het nie. En sy, Luise, was in die middel van hierdie kruisvuur en het probeer om te doen wat reg is sonder om haar reeds brose familie heeltemal te vernietig. Sy het haar selfoon geneem en gehuiwer oor wat om te doen. Sy het Debra beloof dat sy geen verdere riskante stappe sou neem nie. Sy het pas haar pa beloof dat sy die waarheid aan niemand sou vertel nie. Maar sy het ook haarself beloof dat sy Hetty sou help, dat sy nie sou toelaat dat 'n onskuldige betaal vir haar pa se foute nie. Met bewende hande het sy 'n boodskap aan Debra getik, my pa het beken. Hy het gesê hy het tannie Hetty geïnkrimineer weens skuld by 'n woekeraar genaamd Rikus Venter. Ek is bang, juffrou. Aan die ander kant van die stad, in Garel Pieterse se kantoor, het Debra Fourie die foto's wat deur Luise geneem is saam met die prokureur ondersoek toe haar selfoon gebrom het. Toe sy die boodskap lees, het haar gesig bleek geword. Ons het 'n ernstiger probleem as wat ons gedink het sy gesê en die skerm vir Charles gewys. Die prokureur het die boodskap gelees en sy voorkop gefrons. Rikus Venter. Dit verander alles. Ken jy hom? Nie persoonlik nie, maar ek ken sy reputasie. Hy is een van die gevaarlikste woekeraars in Kaapstad. As Joubert regtig by hom betrokke is, kan die meisie in werklike gevaar wees. Debra het 'n koue rilling gevoel. Wat doen ons? Ons moet vinnig optree. Ek gaan 'n paar kontakte by die openbare vervolgingsgesag aktiveer. Karel het sy telefoon opgetel. En jy moet seker maak Luise is veilig. As Joubert vermoed sy is op die punt om hom te verraai, hy hoef nie die sin te voltooi nie. Debra was reeds besig om 'n antwoord te tik. Luise, moenie iets doen nie. Ek is nou by 'n prokureur. Ons gaan dit wettig hanteer. Wees asseblief versigtig en moenie jou pa weer konfronteer nie. Terwyl sy vir die antwoord gewag het, kon Debra nie help om te dink aan die gevaar waarin klein Luise haarself geplaas het nie. 'n 10-jarige kind wat haar eie pa, 'n gevaarlike woekeraar, en 'n hele stelsel wat geneig is om die magtiges bo die kwesbares te bevoordeel, die hoof bied. Die meisie se moed was bewonderenswaardig, maar ook gevaarlik naïef. Sy het nie die kragte waarmee sy te doen gehad het, of die risiko's wat sy geloop het, ten volle verstaan nie. Die telefoon het weer gebrom. Dit was nie 'n antwoord van Luise nie, maar 'n oproep van 'n onbekende nommer. Hallo, het sy huiwerig geantwoord.
Juffrou Debra? Die stem aan die ander kant was manlik en ernstig. Hier is kaptein Paul Groenewald. Karel Pieterse het jou kontakbesonderhede vir my gegee. Ons moet dringend praat oor Jan Joubert en sy dogter. Die saak het pas 'n amptelike dimensie gekry. Daar was geen terugkeer meer nie. Die reën het daardie Dinsdag onophoudelik oor Kaapstad geval. Vanuit haar venster op die 20ste verdieping het Luise toegekyk hoe die druppels teen die glas afloop en klein, kronkelende paadjies vorm wat bymekaar kom en skei, nie veel anders as die gebeure in haar eie lewe die afgelope paar dae nie. Riaan het vroeg vertrek en 'n dringende vergadering met die rekenmeester en die versekeringsprokureur as rede aangevoer. Voordat hy weg is, het hy sy bevel herhaal: moenie vandag die woonstel verlaat nie. Moenie die interkom antwoord nie. Moenie met enigiemand praat oor waaroor ons gepraat het nie. Moenie gee, die kinderoppasser, was in die kombuis besig om middagete voor te berei, heeltemal onbewus van die drama wat besig was om af te speel. Vir haar was dit net nog 'n dag waar sy na haar werkgewer se dogter omsien en haar beskerm teen die storm wat die stad getuister het. Luise se selfoon het gebrom. Dit was nog 'n boodskap van Debra: Luise, ek is by mense wat kan help. Dis baie belangrik dat jy kalm en veilig bly. Moenie jou pa konfronteer nie. Vertrou my. Die meisie het diep asem gehaal. Sy het haar onderwyseres vertrou, maar die situasie het gelyk of dit buite haar beheer raak. Sedert Riaan se bekentenis die vorige aand, het sy verdeeld gevoel tussen lojaliteit teenoor haar pa en haar toewyding aan die waarheid, aan geregtigheid vir Hetty. Sy het na die fotoraam op haar bidkassie gekyk, 'n foto van haar op 6-jarige ouderdom, waar sy op haar pa se skoot sit tydens 'n uitstappie na die strand. Albei het geglimlag, gelukkig en sorgvry. Daardie beeld het gelyk of dit aan 'n ander lewe, 'n ander wêreld behoort. Hoe het ons op hierdie punt beland, pappa, het sy vir haarself gefluister en die glas wat die foto beskerm aangeraak. Die interkom het gelei en haar laat skrik. Sy het gehoor hoe Monique antwoord en toeroep: Luise, hier is iemand om jou te sien. 'n Vrou met die naam Christine. Vir 'n oomblik het die wêreld gelyk of dit tot stilstand kom. Christine, haar ma. Van al die mense wat op daardie oomblik kon opdaag, was haar ma die laaste een wat sy verwag het. Sy het na die sitkamer gehardloop, haar hart wat woes klop. Toe die huisbakdeur oopgaan, was sy daar, Christine Joubert, so elegant soos altyd in haar ontwerpersrok en hoë hakke, haar hare perfek gestileer, asof sy pas uit 'n haarsalon gekom het, nie van 'n transatlantiese vlug nie. Mamma. Luise se stem het amper soos 'n ongelowige fluistering uitgekom. Hallo, my skat. Christine het haar arms oopgemaak vir 'n drukkie, maar daar was iets meganies aan die gebaar, asof sy vir 'n foto poseer. Luise het gehuiwer voordat sy die drukkie aanvaar het. Haar ma se duur parfuum het haar omvou, 'n geur wat sy voorheen met gemak geassosieer het, maar wat nou net oppervlakkig gelyk het, die reuk om die afwesigheid van opregte warmte te verbloem. Wat maak mamma hier? Ek het gedink mamma is in Parys, het Luise gevra en wegbeweeg. Christine het na die bank gestap en gaan sit asof sy in 'n fotosessie was, perfekte postuur, bene elegant gekruis. Jou pa het my gebel. Hy het gesê ons het 'n ingewikkelde situasie op hande. Het hy jou van Tannie Hetty vertel? Luise was verbaas. Het haar pa regtig alles aan sy eksvrou beken? 'n Flits van irritasie het oor Christine se perfekte gesig getrek. Hy het my vertel dat jy jou in groot mensake inmeng. Eiendom binnendring, om van misdade beskuldig, vreemdelinge by ons familie se probleme betrek. Luise het gevoel asof sy geklap is. So dit was dit. Haar pa het nie beken nie, hy het die situasie gemanipuleer en haar in die skurk van die storie verander. Dis nie wat gebeur het nie, het sy begin verduidelik, maar Christine het haar hand opgelig en haar stil gemaak. Luise, ek verstaan dat jy geheg geraak het aan die huishulp. Dis normaal vir kinders in jou situasie, sonder 'n ma teenwoordig, met 'n besige pa om plaasvervangende figure te soek. Maar dit regverdig nie wat jy gedoen het nie. Wat ek gedoen het, is om 'n onskuldige persoon te probeer help. Die verontwaardiging het haar stem laat styg. Tannie Hetty het niks gesteel nie. Christine het 'n betekenisvolle blik met Monique gewissel, wat die toneel van naby dopgehou het, duidelik ongemaklik. Monique, kan jy ons asseblief 'n oomblik gee? Toe die kinderoppasser weg is, het Christine vorentoe geleun en haar stem laat sak. Jou pa het my alles vertel, Luise. Oor hoe rebels jy geword het, oor hierdie ongesonde fiksasie op die skoonmaker,
oor hoe jy die juwelierswinkel binnengedring en foto's van private dokumente geneem het. Het hy jou vertel dat hy juwele in Tannie Hetty se handsak geplant het? Dat hy miljoene aan 'n gevaarlike woekeraar skuld? Dat hy die waarde van die versekering met opset verhoog het om bedrog te pleeg? Christine se gesig het onverstoorbaar gebly, maar iets in haar oë het verander, 'n skaduwee van twyfel, miskien. Jou pa gaan deur finansiële probleme, ja. Maar dit sou hom nie 'n misdadiger maak nie. Hy het aan my beken, mamma het Lyse aangedring. Gisteraand in hierdie selfde kamer. Hy het gesê hy het geen keuse gehad nie, dat hy gedreig is. Mense sê baie dinge wanneer hulle onder druk is, my skat. Jou pa wou jou waarskynlik net gerusstel, 'n einde maak aan jou aanhoudende vrae. Die koudheid waarmee Christine die waarheid verwerp het, was amper pynliker as Riaan se verraad. Lyse het met verwoestende duidelikheid besef dat haar ma nie daar was om haar te help of te beskerm nie. Sy was daar om skadebeheer te doen, om die familie se beeld ten alle koste te bewaar. Is dit hoekom jy teruggekom het? Om my stil te maak. 'n Gespanne glimlag het op Christine se perfek geverfde lippe gevorm. Ek het teruggekom omdat ek jou ma is, Lyse. En omdat ons familie in hierdie tyd moet saamstaan. Ons familie. Lyse het 'n bitter laggie gegee wat vreemd geklink het komende van 'n kind. Watter familie, mamma? Die een wat jy verlaat het om jouself in Parys te vind. Die een wat pappa vernietig het deur al ons geld weg te dobbel. Of die een wat hy bereid is om op te offer om sy eie vel te red. Christine se masker van kalmte het vir 'n oomblik gekraak. Moenie dramaties wees nie. Ek probeer help. Wie help? Tannie Hetty, wat onregverdig in die tronk is. My, wat ontdek het dat my eie pa in staat is om 'n onskuldige te inkrimineer. Of help jy net jouself om nie jou naam met 'n skandaal te laat assosieer nie? Die woorde het Christine soos presiese pyle getref. Sy het opgestaan en senuweeagtig haar dierrok reggetrek. Jy verstaan nie die kompleksiteit van die situasie nie, Lyse. Jy is net 'n kind. Dis presies wat pappa gesê het. Maar om 'n kind te wees, maak my nie blind of dom nie. Ek het die bewyse gesien. Ek het die bekentenis gehoor. En as julle twee dink ek gaan maak asof niks hiervan gebeur het nie, ken julle my nie regtig nie. Lyse se selfoon, wat op die koffietafel gelê het gebrom met die aankoms van 'n nuwe boodskap. Christine, vinniger, het dit gegryp voordat haar dogter dit kon bereik. Wat is hierdie? Haar oë het vernou toe sy die boodskap op die skerm lees. Lyse, kaptein Groenewald moet vandag met jou praat. Dis dringend. Ek sal om 3 uur by jou skool wees. Juffrou De Bra. Christine het haar oë opgelig, nou vlammend. Het jy die polisie betrek? Nie presies nie. Ek het my juffrou vertel wat ek ontdek het. En sy het dit na die polisie geneem. Christine het gelyk of sy op die punt was om te ontplof. Het jy enige idee wat jy gedoen het? Van die skandaal wat dit gaan veroorsaak? Van wat met jou pa gaan gebeur? Wat gaan met Tannie Hetty gebeur as ek niks doen nie? Het Lyse teruggekap en haarself met haar eie moed verras. Christine het diep asem gehaal en duidelik probeer om beheer te herwin. Ons gaan dit op die volwasse manier oplos, Lyse. Ek gaan nou jou pa bel. Jy gaan nie vandag skool toe nie. Om die waarheid te sê, ek dink dis beter dat ons jou vir 'n rukkie uit Kaapstad neem. Ons kan na ons huis in Plettenbergbaai gaan en wag dat hierdie storm oorwaai. Ek gaan nêrens heen totdat Tannie Hetty vrygelaat is nie. Ek vra nie jou opinie nie. Christine se toon het verhard. Ek is jou ma en ek het steeds gesag oor jou, al was ek afwesig. Hoe gerieflik, het Lyse gemompel. Om jou dogter maande lank te ignoreer en skielik te onthou jy is 'n ma wanneer jy my moet stilmaak. Christine se hand het opgelig asof sy haar dogter gaan klap, maar het halfpad gestop. Haar oë het vol trane van frustrasie geskiet. Jy verstaan nie, Lyse. As jou pa tronk toe gaan, verloor ons alles. Ons huis, ons lewenstyl, ons naam. Wil jy dit hê? Vir die eerste keer het Lyse verby Christine se perfekte fasade gesien. Sy het 'n bang, oppervlakkige vrou gesien, meer bekommerd oor voorkoms en materiële gemak as oor beginsels. Op 'n manier het sy haar ma jammer gekry. Ek wil nie hê enige iemand moet iets verloor nie, mamma. Ek wil net hê die waarheid moet bekend word. Dat Tannie Hetty nie betaal vir iets wat sy nie gedoen het nie. Die interkom het weer gelei en die gespanne gesprek onderbreek.
Monique het weer verskyn om te antwoord, en haar gesig het bleek geword toe sy hoor wie onder is. Mevrou Christine, het sy huiwerig gesê, dis die polisie. 2 speerders en 'n kaptein. Hulle wil met Luise praat. Paniek het oor Christine se gesig versprei. Sy het haar dogter se arm styf gegryp. Jy gaan nie met hulle praat nie. Hoor jy my? Sê jy is siek dat jy hulle nie nou kan ontvang nie. Hulle sê dis dringend, het Monique aangedring. Hulle het genoem dis oor die saak van Hetty Olivier. Luise het na haar ma gekyk, toe na die kinderoppasser, en uiteindelik na die selfoon wat nog in Christine se hand was. Besluit moes geneem word. Monique, het sy met verrassende kalmte gesê, sê asseblief ek sal afkom om met hulle by die ontvangs te praat. Ek moet net my baadjie gaan haal. Luise, moenie waag nie, het Christine gesus. Die meisie het haar ma direk in die oë gekyk. As ek nie afgaan nie, sal hulle opkom. Dis beter dat ek vrywillig gaan, as dat hulle met 'n lasbrief hier opdaag, dink jy nie? Terwille van voorkoms. Christine het gelyk asof sy geklap is. Haar dogter se argument, wat haar eie logika van die behoud van voorkoms gebruik het haar vir 'n oomblik sprakeloos gelaat. Ek gaan saam met jou, het sy uiteindelik gesê. Soos jy wil. Luise het haar skouers opgetrek en na haar kamer gestap om 'n baadjie te gaan haal. Eers daar het sy vinnig die teddybeer wat Hetty vir haar gegee het, gegryp en dit teen haar bors gedruk om moed te skep. Wat sy op die punt was om te doen, sou haar lewe en die van haar familie vir altyd verander. Sy was op die punt om haar eie pa in die openbaar uit te daag, om die sorgvuldig gekonstrueerde leuns wat die fasade van die Joubert-familie ondersteun het, te ontbloot. Toe sy terugkom in die sitkamer, was Christine op die telefoon en het dringend in 'n lae stem gepraat. Dit maak nie saak waar jy is nie, Riaan. Kom nou huis toe. Die polisie is hier en Luise is op die punt om met hulle te praat. Sy het 'n pouse geneem en geluister. Nee, ek kon haar nie oortuig nie. Sy is vasbeslote. Toe sy haar dogter sien, het Christine vinnig afgesit. Jou pa is op pad. Miskien is dit beter dat ons vir hom wag voordat jy met die polisie praat. Luise het haar kop geskud. Ek het al te lank gewag, mamma. Tannie Hetty is daar lank in die tronk vir iets wat sy nie gedoen het nie. Elke minuut tel. Toe die huisbak die grondvloer bereik, het Luise 3 mense in die voorportaal van die luukse gebou sien wag, 'n ouer man met grys hare wat sy herken het as kaptein Paul Groenewald, 'n vrou in 'n donker pak wat soos 'n speurder gelyk het, en tot haar verbasing en verligting, juffrou Debra. Luise het Debra vorentoe gekom, maar gestop toe sy Christine net agter die meisie opmerk. Mevrou Joubert, het die kaptein met 'n formele knik gegroet. Ek is kaptein Paul Groenewald. Ons moet met u dogter praat oor 'n delikate saak. My dogter is minderjarig, het Christine koud geantwoord. Enige gesprek met haar moet in die teenwoordigheid van haar wettige voogte wees en verkieslik van 'n prokureur. Ek verstaan u bekommernis, mevrou. Ons het egter ernstige inligting ontvang wat dringend geverifieer moet word. U dogter is nie 'n verdagte van enigiets nie, inteendeel, sy mag deurslaggewende inligting hê om te verhoed dat 'n onreg gepleeg word. Luise se oë het op Debra gefokus, wat byna onmerkbaar geknik het, asof sy sê, vertrou my. Ek wil praat, het Luise verklaar, 'n tree vorentoe gegee en haarself van haar ma se besitlike greep losgemaak. Ek het iets belangriks om te sê oor Tannie Hetty se saak. Op daardie presiese oomblik het die deure van die gebou oopgegaan en Riaan Joubert het ingestap, deurdrenk van die stortreën, sy gesig 'n masker van woede en vrees. Die oë van pa en dogter het ontmoet en vir 'n oomblik het dit gelyk of die tyd gevries het. In daardie kort oomblik het Luise in haar pa se oë 'n mengsel van smeking en dreigement gesien, asof hy terselfdertyd vir haar stilte gesmeek en dit geëis het. Maar die beeld van Hetty in die koue sel van die polisiestasie was sterker. Die waarheid moes vertel word, ongeag die koste. Kaptein, het Luise gesê en diep asem gehaal, my pa is betrokke by bedrog. Tannie Hetty is onskuldig. En ek kan dit bewys. Die ondervragingskamer by die Campsbaai polisiestasie het liggrys mure en 'n groot reghoekige tafel in die middel gehad. Luise het op een van die stoele gesit, haar bene wat geswaai het sonder om die vloer te bereik. Langs haar was Debra, wat spesiale toestemming gekry het om haar as 'n vertroude volwassene te vergesel, aangesien Christine tydelik verwyder is omdat sy die eggenoot van die ondersoekte persoon was.
Kaptein Paul Groenewald het oorkant hulle gesit, langs aanklaer Annelie Pinaar, 'n middeljarige vrou met donker hare wat in 'n streng bolla vasgemaak was en skerpsinnige oë wat geen detail gemis het nie. "Luise," het Paul saggies begin, "ek weet hierdie situasie is baie moeilik vir jou. Dis vir niemand maklik nie, nog minder vir 'n kind, om teen jou eie pa te getuig. Maar ek het nodig dat jy ons alles vertel presies soos dit gebeur het." Die meisie het geknik en die teddybeer wat sy aangedring het om saam te bring, tussen haar hande vasgedruk. Daardie voorwerp, 'n geskenk van Hetty, het haar die moed gegee wat sy nodig gehad het. "Dit het verlede week begin," het sy gesê, haar stem ferm ten spyte van haar ouderdom. "Tannie Hetty is daarvan beskuldig dat sy juwele uit my pa se winkel gesteel het. Maar ek het geweet sy sou dit nooit doen nie. Sy is die eerlikste persoon wat ek ken." Met verrassende duidelikheid vir haar 10 jaar, het Luise alles vertel, hoe sy die beskuldigings teen Hetty wantrou het, hoe sy die onthullende gesprek tussen haar pa en die geheimsinnige besoeker gehoor het, hoe sy die juwelierswinkel binnengedring en bewyse van Riaan se plan gevind het. Sy het die foto's gewys wat sy van die inkriminerende dokumente geneem het en woord vir woord die bekentenis wat haar pa gemaak het, herhaal. Hy het gesê hy skuld baie geld aan 'n man met die naam Rikus Venter, het sy afgesluit. Hy het gesê hierdie man het ons familie gedreig en dat die enigste uitweg die versekeringsbedrog was. Hy het Tannie Hetty gekies omdat hy geweet het sy sou nie 'n manier hê om haarself te verdedig nie. Paul en Annelie het betekenisvolle blikke gewissel. Die naam Rikus Venter het duidelik die aanklaer se belangstelling gewek. "Jy was baie dapper, Luise," het Annelie gesê, haar stem wat sagter geword het. "Die inligting wat jy gebring het, is uiters belangrik. Om die waarheid te sê, Rikus Venter is iemand wat ons al lank ondersoek. Hy is bekend daarvoor dat hy geld teen afpersende tariewe uitleen en dreigemente gebruik om betaling te verseker." "Wat gaan met my pa gebeur?" het Luise gevra, haar stem wat vir die eerste keer tydens die getuienis gebewe het. Paul en Annelie het nog 'n blik gewissel voordat die kaptein geantwoord het, "Jou pa lewer op hierdie oomblik getuienis in 'n ander kamer. Die situasie is ernstig, ek gaan nie vir jou jok nie. Bedrog teen 'n versekeraar, valse aanmelding van 'n misdaad, lasterlike aanklag, dit is ernstige beskuldigings." "Maar," het Annelie vinnig bygevoeg, "die feit dat ons met afpersing van Venter se kant te doen het, kan as 'n versagtende omstandigheid beskou word. Jou pa was onder dreigement, wat nie sy dade regverdig nie, maar die konteks verduidelik. En Tannie Hetty, gaan sy vrygelaat word?" Dit was die vraag wat vir Luise die meeste saak gemaak het. Onmiddellik, het Paul verseker. Trouwens, die proses vir haar vrylating is reeds begin. Sy behoort enige oomblik uit aanhouding vrygelaat te word. 'n oormatige verligting het oor Luise gespoel. Sy het dit reg gekry, Hetty sou vrygelaat word, haar onskuld erken. Maar hierdie verligting het gou plek gemaak vir 'n nuwe angs. "Kan ek my pa sien?" Paul het gehuiwer. "Nou is nie die ideale tyd nie, Luise. Sy getuienis is nog aan die gang en..." "Asseblief," het die meisie aangedring. "Net vir 'n minuut. Ek moet iets vir hom sê." Na 'n kort gesprek met die aanklaer het Paul geknik. "Goed. Maar dit sal kort en onder toesig wees." Minute later het Luise haarself in 'n ander, kleiner en soberder kamer bevind. Riaan het by die tafel gesit en gelyk of hy jare in slegs 'n paar uur verouder het. Toe hy sy dogter sien, het sy gesig in 'n komplekse uitdrukking vertrek, verligting, skaamte, vrees, liefde, alles gemeng. "Hallo pappa," het Luise gesê en versigtig nader gekom. "Luise," Riaan se stem het gebreek. "Ek is jammer. Vir alles." Vir die eerste keer sedert sy hom gekonfronteer het Luise opregte eerlikheid in haar pa se oë gesien. Daar was geen manipulasie meer nie, geen pogings tot beheer nie, net 'n verslae man, gekonfronteer met die gevolge van sy keuses. "Hoekom het jy nie hulp gevra nie?" het sy met 'n klein stemmetjie gevra. "Hoekom het jy my nie vertrou nie, ten minste om te praat?" Riaan het sy kop geskit, 'n hartseer glimlag op sy lippe. "My 10-jarige dogter met my finansiële probleme vertrou. Watter soort pa sou ek wees? Die soort wat nie 'n onskuldige sou inkrimineer om sy eie vel te red nie," het Luise geantwoord, met 'n openhartigheid wat hom laat terugdeins het asof hy geklap is. 'n Swaar stilte het tussen hulle neergedaal. Pa en dogter geskei nie net deur die tafel tussen hulle nie, maar deur 'n afgrond van morele keuses wat Riaan geskep het. "Wat jy gedoen het, was verkeerd," het Luise voortgegaan. "Maar ek verstaan hoekom jy dit gedoen het.
Jy was bang, jy was desperaat. Dis nie 'n verskoning nie, het Riaan geantwoord en haar verras. My hele lewe lank was ek trots daarop om 'n man van my woord van integriteit te wees. My pa het hierdie besigheid met eerlikheid opgebou en ek het alles weggegooi. Eers met die dobbel, toe met die bedrog. Trane het oor die sakeman se gesig begin loop. Dit was die eerste keer dat Luise haar pa sien huil het, selfs nie op haar oupa se begrafnis het hy sulke kwesbaarheid getoon nie. Ek het alles verraai wat hy my geleer het. Ek het die vertroue van Hetty verraai, wat dekades van haar lewe aan ons familie gewy het. En erger nog, ek het jou verraai, Luise. Die enigste persoon wat regtig vir my saak maak. Die kaptein het gesê jy is gedreig, het Luise aangebied en probeer om 'n regverdiging vir haar pa se dade te vind. Hierdie man, Venter. Ja, die dreigemente was werklik. Riaan het sy trane met die agterkant van sy hand afgevee. Maar ek het myself in daardie situasie geplaas. Elke wetenskap wat ek gemaak het, elke lening wat ek geneem het, dit was my keuses wat ons hier gebring het. Luise het gehuiwer voordat sy die vraag gevra het wat in haar gedagtes gemaal het. Gaan jy tronk toe? Riaan het diep asem gehaal. Waarskynlik ja, ten minste vir 'n rukkie. Maar ek werk ten volle saam met die ondersoeke na Venter, wat my situasie kan help. En ek? Wat gaan met my gebeur? Die kwesbaarheid in Luise se stem het Riaan pynlik daaraan herinner dat sy, ten spyte van al haar volwassenheid en moed, steeds net 'n kind was. Ja ma. Ek wil nie by haar bly nie, het Luise ferm onderbreek. Sy het net teruggekom omdat jy haar geroep het om my te beheer. Sy gee nie regtig vir my om nie. Riaan kon nie stry nie. Hy het sy eksvrou en haar prioriteite goed geken. Ons sal 'n oplossing vind, Luise. Ek beloof. 'n Polisieman het by die deur verskyn en aangedui dat die tyd verby was. Luise het opgestaan, maar voordat sy uitgegaan het, het sy nader aan haar pa gekom en, tot almal se verbasing, hom 'n vinnige drukkie gegee. Ek hoop jy maak dinge reg, pappa, het sy gefluister. Begin by Tannie Hetty. Toe sy terugkeer na die kamer waar Debra vir haar gewag het, het Luise vreemdelig gevoel, asof 'n enorme gewig van haar klein skouers verwyder is. Sy het die regte ding gedoen, al was die pad pynlik. Luise. Die bekende stem het haar hart laat spring. Sy het omgedraai en het gesien wat in haar rigting hardloop, haar arms oop. Die twee het mekaar styf omhels, trane wat vrylik geloop het. Hetty het kleiner, broser gelyk na die dae in die tronk, maar haar oë het steeds met dieselfde goedheid as altyd geskitter. My klein heldin, het die skoonmaker gemompel en Luise se hare gestreel. Die kaptein het my vertel wat jy gedoen het. Hoe jy jou eie pa vir my onthalwe gekonfronteer het. Tannie het altyd na my omgesien, het Luise eenvoudig geantwoord. Dit was my beurt om na Tannie om te sien. Die emosionele hereniging is onderbreek deur die aankoms van Garo Pieterse, die prokureur wat Debra gekontak het. Lank en indrukwekkend in sy goedgesnyde pak, het hy 'n leer dokumente en 'n uitdrukking van vasberadenheid saamgebring. Mevrou Olivier, het hy Hetty gegroet. Ek is Garo Pieterse, prokureur. Juffrou Debra het my gehuur om u te verteenwoordig in die saak vir morele skadevergoeding wat ons van plan is om teen Riaan Joubert en die versekeringsmaatskappy in te stel. Morele skadevergoeding. Hetty het verward gelyk. Ja. U is onregverdig beskuldig, u reputasie is geskend en u het daar lank aangehou vir 'n misdaad wat u nie gepleeg het nie. U het die reg op vergoeding. Hetty het haar kop geskud. Ek wil nie meneer Riaan se geld hê nie. Ek wou net my vryheid en my goeie naam terug hê. En wat van jou werk, het Debra saggies gevra. Gaan jy terug aan werk toe by die juwelierswinkel? Die vraag het Hetty onkant gevang. Sy het na Luise gekyk, toe na die prokureur, duidelik onseker. Die juwelierswinkel sal waarskynlik verkoop word om my pa se skuld te betaal, het Luise verduidelik. Maar ek is seker wie ook al dit koop, sal Tannie wil behou. Almal weet Tannie is die beste werknemer. Karel het diskreet gekig. Eintlik is daar nog 'n saak wat ons moet bespreek. Hy het ernstig na Luise gekyk. Jou situasie, jong dame. Met jou pa wat 'n kriminele saak in die gesig staar en jou ma wat wel min belangstelling toon om volle ouerlike verantwoordelikhede te aanvaar, moet ons bepaal wie na jou sal omsien gedurende hierdie moeilike tyd. 'n Swaar stilte het oor die kamer geval. Luise het nie veel verder gedink as om Hetty vry te laat nie. Sy het nie die implikasies vir haar eie lewe ten volle oorweeg nie.
Ek kan by Monique bly, het sy skugter voorgestel. Die kinderoppasser het nie wettige status om jou voogtyskap oor te neem nie, het Karel verduidelik. Normaalweg, in sulke gevalle, word die kind na nabye familielede verwys of, in die afwesigheid daarvan, na die tydelike sorgstelsel. Paniek het Luise begin oorval. Sorgstelsel. Beteken dit 'n kinderhuis, pleeghuise, skeiding van alles wat sy ken. Dit was Hetty wat die stilte verbreek het, haar stem verrassend ferm, ek sal na haar omsien. Almal se oë het na die skoonmaker gedraai. Mevrou Olivier, het Karel begin, ek verstaan u toegeneentheid vir die meisie, maar die voogtyskap van 'n kind is 'n komplekse saak. Daar is wetlike vereistes, sosio-ekonomiese evaluasies. Ek is 'n weduwee, ek het geen kinders nie, ek het my eie huis in die Parel, klein, maar ordentlik. Ek het my hele lewe lank gewerk, ek het beskeie spaargeld. En, nog belangriker, Hetty het Luise se hand stewig vasgehou, ek is lief vir hierdie meisie asof sy my eie dogter is. Die emosie in Hetty se stem was tasbaar en het almal in die kamer se oë laat water. Dit sou tydelik wees, het Karel verduidelik, sy stem wat sagter geword het. Totdat die pa se regsituasie opgelos is. Ons sou steeds sy toestemming nodig hê. My pa sal instem, het Luise met oortuiging gesê. Hy weet Tannie Hetty is die enigste persoon wat al hierdie jare regtig vir my omgegee het. Aanklaer Annelie, wat stilweg die kamer binnegekom het tydens die gesprek, het nader gekom. Ek kan hierdie proses fasiliteer. As 'n verteenwoordiger van die openbare vervolgingsgesag het ek die mag om beskermingsmaatreëls vir die kind aan te vra. As die pa instem, kan ons 'n voorlopige voogtyskap instel terwyl die saak voortgaan. Op daardie oomblik het iets soos hoop in Luise se hart begin blom. Te midde van die chaos waarin haar lewe verval het die moontlikheid van 'n nuwe begin ontstaan, nie in 'n herrehuis in Clifton nie, maar in 'n eenvoudige huis in die Parel, met iemand wat haar onvoorwaardelik liefgehad het. 3 weke later het Luise die das van haar skooluniform reggestel terwyl Hetty ontbyt in die klein kombuis van die woonstel in die Parel voorberei het. Die geur van vars gebakte roosterbrood het die vertrek gevul en met die reuk van vars koffie gemeng. Is jy seker jy wil nie hê ek moet jou skool toe vergesel nie, het Hetty gevra en 'n beker warm sjokolade voor die meisie neergesit. Ja, ek is seker, het Luise geantwoord en geglimlag. Die skool is naby en ek het reeds gereël om vir Julie op die hoek te ontmoet. Die aanpassing by die nuwe lewe was nie maklik nie. Hetty se woonstel was beskeie en eenvoudige 2-kamer woonstel in 'n gebou sonder huisbak, baie anders as die luukse dakwoonstel in Clifton. Die skool was ook nuut 'n openbare skool in plaas van die prestigeryke private instelling wat sy voorheen bygewoon het. Maar daar was onmeetbare winste. Vir die eerste keer in jare het Luise werklik tuis gevoel. Hetty was altyd teenwoordig, het na haar stories oor die skooldag geluister, met huiswerk gehelp, maaltye met liefde voorberei. Ek gaan vandag jou pa besoek, het Hetty terloops opgemerk en by die tafel gaan sit met haar eie koppie koffie. Luise het geknik en 'n stukkie roosterbrood ingesluk. Riaan is tot 4 jaar tronkstraf gevonnis vir versekeringsbedrog en valse aanmelding van 'n misdaad, maar die vonnis is tot 2 jaar verminder weens sy samewerking met die owerhede in die ondersoek teen Rikus Venter, wat nou ook ernstige aanklagte in die gesig gestaar het. Kan ek met die volgende besoek saamgaan, het Luise gevra. Sy het haar pa nog nie in die tronk besoek nie, iets wat Hetty gerespekteer het en verstaan het dat die meisie tyd nodig het. Natuurlik, as jy gereed voel. Hetty het vriendelik geglimlag. Jou pa vra na jou met elke besoek van my. Dit was een van die verrassings van hierdie nuwe fase, die onwaarskynlike verhouding wat tussen Hetty en Riaan ontwikkel het. Die skoonmaker, wat 'n vermoë tot vergifnis getoon het wat min mense verstaan het haar voormalige werkgewer gereeld besoek, nuus van Luise gebring en 'n vriendskap aangebied wat hy beslis nie verdien het nie, maar desperaat nodig gehad het. Hy is anders, het Hetty voortgegaan. Die tronk het hom verander. Daar is nou 'n opregte nederigheid in hom. Luise het nie dadelik geantwoord nie. Haar verhouding met haar pa was steeds ingewikkeld, sy het hom liefgehad, ten spyte van alles, maar die gebroke vertroue sou nie maklik herstel word nie. Dink Tannie hy gaan regtig verander, het sy uiteindelik gevra. Hetty het die vraag vir 'n oomblik oorweeg. Ek glo so jy weet, Luise, soms moet mense die bodem bereik om die krag te vind om weer op te staan. Jou pa het alles verloor, geld, status, vryheid. Maar hy het iets veel waardevoller gewen. Wat? Die kans om homself te herontdek. Om die man te word wat hy regtig wil wees,
nie wat die omstandighede hom gedwing het om te wees nie. Die wysheid in Hetty se eenvoudige woorde het Luise altyd beïndruk. Die skoonmaker het slegs laerskoolopleiding gehad, maar het 'n emosionele intelligensie en 'n begrip van die menslike natuur besit wat baie doktors sou beny. En mamma. Enige nuus? Hetty het gesug. Christine het teruggekeer na Parys sodra dit duidelik geword het dat sy nie die situasie kon beheer nie. Sedertdien het sy net een keer gebel om in te lig dat sy 'n prokureur gehuur het om die verkoop van die woonstel in Clifton en ander bates te hanteer. Niks niets nie, my skat. Maar miskien eendag sal sy ook haar pad terugvind. Luise het dit betwyfel, maar het Hetty se optimisme waardeer. Sy het haar sjokolade klaargemaak, opgestaan en haar rugsak gegryp. Ek moet gaan. Ek wil nie laat wees vir juffrou Debra se klas nie. Debra Fourie het, in 'n gebaar wat almal verras het, oorgeplaas na dieselfde openbare skool waar Luise nou studeer het. Om my briljantste leerder dop te hou, het sy verduidelik toe sy gevra is oor die skuif van 'n prestigeryke privaatskool na 'n instelling met minder hulpbronne. Hetty het Luise tot by die deur vergesel. Geniet jou dag, my klein ding. Voordat sy uitgegaan het, het Luise Hetty styf omhels. Dankie, het sy gefluister, vir alles. Ek is die een wat dankbaar is, het Hetty emosioneel geantwoord. Jy het my lewe net soveel verander as wat ek joune verander het. Terwyl sy deur die strate van die Parel na die skool gestap het, het Luise nagedink oor die buitengewone reis wat sy die afgelope paar maande beleef het. Sy het die luukse lewe wat sy geken het, die vaderfiguur wat sy geïdealiseer het, die valse gevoel van sekuriteit wat geld gebied het, verloor. Maar sy het iets oneindig waardevoller gewen, ware familie. Nie gebaseer op bloed of sosiale status nie, maar op liefde, respek en morele moed. Hetty het haar geleer dat ware familie is, wie aan jou sy bly in moeilike tye, wie jou aanvaar soos jy is, wie jou belange bo hul eie stel. Op die hoek het sy Julie, haar nuwe beste vriendin, gesien wat opgewonde waai. Sy het geglimlag en vinniger gestap. Die lewe het voortgegaan met nuwe uitdagings en nuwe vreugdes. En vir die eerste keer in 'n lang tyd het Luise Joubert na die toekoms gestap met ligte tree en 'n hart vol hoop. Einde van die storie. Liewe luisteraars, ons hoop die storie van Luise en Hetty het julle harte geraak. Om hierdie emosionele reis voort te sit, het ons 'n spesiale snitlys voorberei met ewe boeiende stories. Vind dit hier, deur aan jou linkerkant te klik. As hierdie verhaal jou ontroer het, moet asseblief nie vergeet om op ons kanaal in te teken en hierdie video te like nie. Daagliks bring ons unieke stories wat die kompleksiteit van menslike verhoudings verken. Moenie ons volgende inhoud misloop nie. Ons sien uit daarna om julle kommentaar te lees.